Let us bow our heads for a word of Kom ons prayer. buig ons hoofde vir 'n woord van gebed. Lord, it has been good to have this time of Here, fellowship dit was goed om with hierdie these tyd sainted van people gemeenskap te hê met at this hierdie heilige mense, marvelous by hierdie wonderlike tempel, called the Angelus Temple. And I pray, wat die Heavenly Angelus Father, tempel genoem word. En ek bid Hemelse Vader dat omdat ons vanaand moet vertrek, may this heavenly atmosphere that you're now ever remain. dat hierdie hemelse atmosfeer wat nou hier is vir altyd mag bly. Ons dank U vir hierdie aande van ware gemeenskap rondom U woord en met U mense. And for the lost souls it's been brought in to God's great fold. En vir die verlore siele wat in God se groot kudde ingebring is, en vir die afgedwaaldes wat teruggebring is en hulle gemeenskap met U hernie. Lord, we would not forget those who have been afflicted and sick. Here, ons sal nie diegene vergeet wat beproef en siek was nie, want daar was baie van hulle, Here, volgens hulle getuienisse en hulle briewe, wat in sterwende toestande was en in rolstoele gesit het. That's up, healthy and happy tonight. En opdraagbare wat op is, gesond en gelukkig vanaand as gevolg van U teenwoordigheid. En dit was alles as gevolg van U, o Here. And we pray that you'll bless us as we travel on. En ons bid dat U ons sal seën soos ons verder reis. Seën hierdie dienste wat kom, die pastoor van hierdie kerk, our brother McPherson and his wife and ons broer McPherson en sy vrou en al die mede-pastore. En ons wil bid vir Billy Adams wat die genesingsdiens hier hou. Lord, answer that boy's prayer to everyone that comes near. Here, antwoord daardie seun se gebed vir elkeen wat behoeftig kom en aan al die predikers wat saamgewerk het. En ons dank U net vir al hierdie dinge. En ons sal dit nooit in ons harte vergeet nie. And we pray, Father, that you'll grant that someday when we are finished En ons on bid, the Vader, earth, dat die U dit eendag sal skenk wanneer ons klaar is op die aarde. Mag ons almal rondom U groot tafel vergader in heerlikheid vir daardie bruilofsmaal wat U ons beloof het, Here. and when the battle is won, En as wanneer you die stryd gewen is soos U uitgekom het in die vorm van Melchizedek, om Abraham te ontmoet en hom die nagmaal te bedien. when our battle is over, Lord, we're going to look for you to be standing Wanneer there ons at the stryd table. verby is, Here, gaan ons soek na U, om daar by die tafel te staan, sal ons saam met U die vrug van die wynstok weer opnuut drink in die koninkryk van God. Until then, Lord, may we Tot dan, Here, mag ons arbei, werk en bid, soos ons uitkyk vir sy koms. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. You may be seated. Julle mag maar sit. It would be hard Dit for sou me moeilik if wees I vir was a my speaker to as ek find 'n spreker was words to om woorde te express vind om my gevoelens uit te druk, dankbaarheid gratitude and thankfulness to this great church, all you people. en for dankbaarheid these teenoor hierdie about groot kerk, 16 al julle days, mense, I en believe, vir of hierdie service omtrent 16 dae here dink in ek the van Angelus dienste Temple. hier in die Angelus tempel. I've just had the privilege of speaking again to brother Ek het and pas die sister voorreg gehad om McPherson. weer met broer en suster McPherson te And praat. I was telling him of En the ek het hom great, vertel van die groot work werk that wat he hy is doen, doing, trying to hold on and keep the work that his om te probeer vashou en werk voort te sit wat sy heilige moeder hier agtergelaat het. and this has been the red letter days. En hierdie was die rooi letter dae vir ons. Ons sal nooit hierdie diens vergeet, die samewerking, die lieflike gees nie. And we have seldom run into groups En of ons het people selde who were groepe so mense cooperative teëgekom wat so and saamgewerk trying to en alles work probeer everything doen to het om make ons us te welcome verwelkom, as this group at the Angelus Temple has did. soos hierdie groep by It's die been a Angelus tempel wonderful gedoen het nie. meeting. Dit was 'n wonderlike diens. And we've had En a ons het 'n great wonderlike fellowship gemeenskap together saam around gehad the Word. rondom die woord. And the Holy Spirit has did for us En die Heilige Gees het vir ons die uitermate oorvloedige, bo alles gedoen wat ons kon dink. We are so happy Ons for is this. so bly hieroor. And
I'm expressing for the boys too, Leo and Jean. En ek sê vir die seuns ook, Leo en Jean, hulle wil julle bedank vir die boeke wat julle gekoop het, die bandopnames, die plate. And I want to thank you from the depths of my heart. Ek wil julle uit die diepte van my hart bedank vir die liefdesoffers, die sendingoffer. I shall do my very best. Ek sal my heel beste doen om dit te gebruik vir die koninkryk van God, so goed as wat ek weet. I have been preaching 30 years. Ek het nou 30 jaar gepreek en self het ek nooit in my lewe 'n offerande opgeneem. My vrou sit teenwoordig, sy en die kinders, en ek wil net dit vertel. Sy sal my soort van oor die kool haal daaroor. Julle kan julle dit voorstel. Enige iemand wat erken, sy is so skaam. Ek het gesê, ek wens jy wil net 'n oomblik opstap op die platform. Sy het gesê, wil jy hê ek moet flou word? She's very timid about it. And so we are en sy is baie bedees daaroor. En so, ons is baie dankbaar teenoor julle almal vir julle goedheid en vriendelikheid. Eendag toe ek pastoor was van die Klein Baptiste Tabernakel daar in Jeffersonville, dit was nie omdat die mense my nie 'n offerande wil gee nie. Ek was net jonk en in staat om te werk, so ek het net gewerk en hoef nie 'n offerande op te geneem het nie. Ek was daar 17 jaar as pastoor en het nooit 1 sent geneem nie. En die naaste wat ek ooit gekom het om self 'n offerande op te neem was, wel een keer was vir die Vierkant Kerk 'n sending saamtrek. Ek het 'n toespraak gemaak. En dit was vir broer Beer oorkant by Kansasstad. Ek het 'n sending toespraak gemaak en vir hulle gesê, want my hart is in sending. En elke aand voel ek geïnspireerd soos ek hier rondkyk en hierdie verskillende nasies verteenwoordig sien, die sendeling van hierdie tempel in ander lande. Jy sal nooit verkeerd wees om 'n sendeling te wees nie. Dis die algemene opdragte die hele wêreld aan elke skepsel. Ons het in 'n penarie beland waar ons nie kop bo water kon hou nie. Ek seker ons almal hier in die sigbaar gehoor weet van daardie dinge. En ek het vir die vrou gesê ek het gewerk, kragdrade te voet nagegaan vir die openbare dienste toe. Het 30 myl per dag deur die wildernis geloop en was omtrent weg. Ek het 1 of 2 keer 'n week by die huis gekom en dit was Woensdag aan en ek moes vinnig inkom vir sleutel, want deur die bos en goed loop en vrou het my klere op die bed uitgelê gehad. En ons het 2 kamers gehad en ek het oorgehardloop na die kerk toe. En so het ek vir haar gesê, ek het gesê, skat, weet jy wat, vanaand gaan ek 'n offerande opneem. Ek het $5 nodig en ons kan net nie daardie onkostes dek nie en ek gaan vra vir offerande. So ek het opgestaan daardie aand en ek het gesê, vriende, ek het gesê, ons het nog nooit 'n offerande in hierdie tabernakel opgeneem nie, maar ek het soort van 'n klein probleempie gekry. Ek het gesê en ons gaan 'n hoed omstuur. My hoed het teen die muur gaan. Ek het gesê ons gaan 'n offerandjie opneem, 5 cent, 10 cent, iets wat jy het om in te gooi, sal net reg wees. Oom Jim Wysart, hy is in die heerlikheid vanaand 'n ou diaken. Hy gaan soontoe om my hoed te kry. Daar was 'n vroutjie met die naam van Webber. Sy het altyd reg voor my gesit. Sy het die hele tyd gebid, oudtyd se moedertjie. Sy het een van hierdie klein voorskootjies gedra wat 'n sakkie aan die binnekant het. Het jy al ooit een van hulle gesien? Hulle het die sakkie binne in die voorskoot gesit en sy voel daar onderin. En dit was gedurende die tyd van swaar tye. Het een van daardie klein beersietjies uitgehaal wat aan die bokant toe knip, daardie 10 sente begin uithaal. Ek kon dit nie doen nie. Ek het daarna gekyk en ek het net my hart voel opswel. Oor ek gesê, ek het julle net geterg. Ek het dit nie bedoel nie en om op te neem. Ek kon dit nie spandeer as ek moes nie. En hoe ek egter gekom het om uit daardie penarretjie uit te kom. Ou broer Ryan van Benton Harbor, baie van julle mag hom geken het. Hy was een keer hier buite in Kalifornië saam met my lang baard. Hy het 'n ou fiets daaronder gery en dit het soort van ingegee en hy het dit vir my gegee. En ek het afgegaan na die 10 cent winkel vir my 2 blikkies verf gekry en dit oorgeverf en dit verkoop. Nou van elk geval nie 'n offerande op te geneem het nie. Dit was die naaste wat ek ooit gekom het om 'n offerande op te neem. Wel, ek wil graag hierdie stelling maak. Ek wens die radio gehoor kon hierdie groep mense hier sien vanaand.
net beslis 'n wonderlike skare hier in die tempel vanaand. Ek het julle lief met goddelike liefde. En as ek enige tyd 'n guns vir julle kan doen, laat my weet. En ek is altyd, wanneer ek by die huis is, bid ek vir die siekes en die beproefdes oor die telefoon en stuur gebedsdoeke en sovoorts. Ek sal bly wees om julle te help op enige manier wat ek kan. Nou daar mag wees, as ek vanaand sou vra hoeveel Methodiste, Baptiste, Presbyteriane sal hulle hier oral wees. Daar's geen denominasionele grense onder ons nie. Ons reik net uit oor die draad na almal, want ons is almal een in Christus Jesus, almal een. So as die Here wil, moet ek terug wees in julle pragtige stad binne omtrent 3 of 4 weke. As ek oor see gaan na Australië, moet ek daar wees op die 15de. So ek sal waarskynlik hier deurgaan omtrent die 10de en met pad na Australië, Nieu-Seeland en die Ooste. En as dit 'n bietjie opgestel is soos die Christen sakemanne, broer Shakarian en hulle, vir die konvensie sal ek dan hier wees. Ek dink dit is omtrent die laaste van Junie in plaas van die 15de, sal dit die laaste wees waar die Christen sakemanne se konvensie is. Ons verwag om dit by te woon, dat as hulle die dienste kan verleng of hang af wanneer broer Billy Graham Australië verlaat. Ek sou nie daar wil wees dieselfde tyd as wat hy is nie, want dit is nie Christelik nie. Dis nie eens ordentlik nie, wat nog van Christen. En so as hy gaan bly tot in Junie, dan mag ek die konvensie hier bywoon. Hulle het my so genadiglik 'n uitnodiging gegee om vir hulle te preek in die konvensie. Dis op 'n donderdag aand is my aand, woensdag aand is broer Roberts en donderdag aand is my aand. En ek wil vir die volledige konvensie wees, want daar's 'n paar bekende sprekers wat hier sal wees. God seën julle almal is my gebed. En buite in Radioland was dit 'n voorreg om julle te praat deur die medium van hierdie radio. En ek het gehoor toe ek het ingekom het, glo ek vanmiddag, dat iemand wat hierdie deel van die diens geborg het, hierdie geld inbetaal het, dat hulle kon kry hierdie radiotyd koop vir my om oor die lig te praat. God seën jou dapper siel. Ek waardeer dit beslis en ek vertrou dat God dit ryklik sal terugbetaal aan jou broer, suster, 100-voudig. Ek hoop dat die Heilige Gees dit kan betuig. Ek is temperamenteel en ek het soort van behoor geraak hierbo vanmiddag. Ek glo ek beter net vir 'n rukkie stil bly. So die Here seën julle. Ek hoop hy sal julle laat weet net hoe ek voel, elkeen van julle. God seën julle. Ek hoor dat broer Duffield siek voel vanaand, 'n swaar verkoue gekry het. As jy inluister, God seën jou broer Duffield en genees jou siek liggaam. Mag God dit vir jou gee. Now, for the closing text, just for a Nou short vir die time, afsluitingsteks, net vir 'n kort tydjie. Ek bedoel nie om julle lank te hou nie, want môre is maandag en julle moet werk toe gaan. So I want you to turn to, if you have your Bibles, to St. John, the 14th chapter. So ek wil hê julle moet blaai na, as julle julle Bybels het, na Johannes die And while you're 14de hoofstuk. turning, this is a En terwyl julle blaai, hierdie is nogal 'n ongewone teks. But you know, Maar julle God is weet, God unusual. is ongewoon. He does things in an unusual way. The 14th Hy doen dinge op 'n chapter and the ongewone 7th manier. and 8th Die verse. 14de hoofstuk en die 7de en 8ste vers. And if you had known me, you should have known my As julle my Father geken het, also. sou julle my Vader And from ook geken het. henceforth you know En him van nou and af have ken julle hom seen en him. het julle hom gesien. Philip saith unto him, Lord, show us the Father, and it Filippus will sê vir hom, Here, satisfy." toon ons die Vader, en dit sal ons Suffice is the tevrede word stel. which means Genoeg is die woord satisfy. wat beteken tevrede stel. You might say, Brother Branham, that's just a very little text for a Julle mag group sê, of broer Branham, people dis net 'n baie klein this teksie vir 'n groep size and mense van a hierdie radio grootte audience of en jou thousands. radiogehoor van duisende. But you see, it isn't. Maar julle sien, dit is nie. Daar is genoeg skrif gelees om die hele wêreld te bekeer. It isn't how much it is, it's what it is that counts. Dit is nie hoeveel dit is nie, It's the dis wat dit word is of wat tel. God that has been Dis die read. woord van God wat gelees is. And
Heavens and earth will pass away, En but hemel en aarde God's sal word verbygaan, shall maar God se not woord pass away. sal nie verbygaan nie. And I would like to take this tonight on En ek wil dit graag vanaand neem oor toon ons die Vader en dit sal vir ons genoeg wees. And I would like to take 4 ways that we can see En ek wil God graag 4 maniere neem waarop and prove ons that God kan God sien is right en here in bewys this dat building. God net hier in hierdie gebou is. God in His universe, God in sy heelal, God in His en God in word, sy woord, God God in His sy Son, seun and God en in God His people. in sy mense. I wish to take those 4 Ek wil daardie 4 plekke neem try to om show you julle that te probeer this wys dat hierdie age-old eeuoue cry, uitroep, who is God? Where is God? Could I see God? It's wie been is the God? cry Waar is through God? the ages. Kan ek Even God sien? Job, Dit the was die most uitroep perfect man deur in die his eeue. day. Selfs Job, die He volmaakste man in wanted sy to dag, know if he hy could wou find weet where of hy he kon was. vind waar hy was. Maybe to go up Miskien to his om na door, sy knock at deur the toe te door. gaan, aan die If he deur could te klop, only see as hy him. hom net kon sien. Everyone who is born on this earth, it's got a soul. Elkeen wat op hierdie aarde gebore is wat 'n siel het, probeer altyd agter die gordyn kyk om te sien waar hulle vandaan kom, wat hulle is en waarheen hulle gaan. There's been many great books Daar is written, baie groot boeke but geskryf, there's only maar one daar is net book een in boek all in die the hele world wêreld that wat vir jou tells sê where waar you jy come vandaan from, kom, wat jy you is are, en and waar where na you're toe going. jy gaan. That's God's word, the Bible. And every little text in Dis the God se woord, die Bible Bybel. will En elke never teks in perish die Bybel because sal it's nooit vergaan nie, God's word. want dis God se woord. You can hang your soul on any phase of Jy kan jou God's siel word. hang aan Any enige fase scripture, van any God se woord, verse, enige or skrif, just enige one vers word. of net een woord. And sometimes one En word partymal changes verander a man's een woord life. 'n man se lewe. Some time ago in Canada, the late King George was Tyd gelede in Kanada het wyle koning George se reis onderneem, a 'n very toer deur precious Kanada in 'n baie kosbare schools and so forth up there turned skole out en to- sovoorts daarbo het verdaag om die koning te salueer. and they give En all hulle the het vir little al die children kindertjies some vlaggies flags, gegee, little klein British Britse flags to vlaggies wave om at the vir die king. koning te waai. And after the king had passed through the street, En nadat die koning deur die straat gegaan het, was die skoolkinders veronderstel om terug te gaan skool toe. and in one school, En in een skool het al die kinders teruggekom behalwe een, en dit was 'n klein dogtertjie. Wel, die moeder en die onderwyser was naarstig. Hulle het oral deur die strate gehardloop om hierdie dogtertjie te probeer vind. En uiteindelik daar langs 'n telegraafpaal gestaan met haar handjies op soos hierdie en geleun teen die paal. She was crying like her little heart would break. Sy het gehuil asof haar hartjie wil breek. En die onderwyseres het na haar toe gehardloop en haar in haar arms opgetel en sy het gesê, "Waarom huil jy, skat?" Gesê, "Het jy nie die koning gesien nie?" Sy het gesê, "Ja, juffrou, ek het die koning gesien." Wel gesê, "Het u nie 'n vlag vir die koning gewaai nie?" Sy het gesê, "Ja, ek het my vlag vir die koning gewaai." En sy het gesê, "Wel, waarom huil jy?" Sy het gesê, "Jy sien, ek is so klein, ek het die koning gesien, maar die koning het my nie gesien nie." But it's not that way with Jesus. You can't do one little thing without him knowing it. Maar dis nie so met Jesus nie. Hears the Jy faintest kan nie cry. een klein dingetjie doen sonder dat hy He's in dit weet every nie. Hy little hoor word die that he sagste roep. spoke. Hy's in elke woordjie wat hy gespreek het. And so the cry is, where is God? En so is die uitroep, waar is God? We'll ons sal speak eers first oor on hom him praat. in his universe, Hy in sy heelal, nature. in die natuur. I wonder tonight how a man Ek can wonder look at vanaand the hoe 'n man na die sterre kon stars kyk en hier uitgaan na Go out Berg here to Palmer, Mount Berg Palmer, Mount Wilson Wilson, or of where waar the great daar die groot observatory is. sterrewag is. where they claim they can see about 120 million years of light space.
waar hulle sê hulle kan omtrent 120 miljoen jaar van ligruimte sien. Ek wonder hoe 'n man by sy volle verstand kon dink aan 120 miljoen jaar van ligruimte. Daar is sterre wat in hulle wentelbane draai. Wat hou hulle daarbo? Hoe is dit dat hulle die tyd van die verduistering van die maan en die son kan bepaal vir 20 jaar vooruit? So perfect that they don't miss a minute of the time. All the solar system So volmaak dat hulle nie 'n minuut van die tyd mis nie. Die hele sonnestelsel werk in volmaakte harmonie met God. Jy sou nie baie ver hoef te gaan om God te sien nie. In Mars City there was a little boy who was in Sunday school and he In ons stad was daar 'n klein seentjie wat in die sonndagskool was en hy het eendag vir sy ma gevra, nadat hy sy sterre gewys het, van so gereeld by die sonndagskool te wees. He said to his mother, he said, "Mama, if God is so Het hy vir sy moeder gesê, "Mamma, as God so groot is as wat hulle sê hy is, kan enige iemand hom sien?" And the mother said, "Well, Junior, Die moeder het gesê, "Wel, Junior, ek in jou plek was, sou ek my sonndagskoolonderwyseres vra." So he goes and asks the Sunday school teacher. So hy gaan en vra die sonndagskoolonderwyseres en sy sê, "Junior, ek kan dit nie verduidelik nie, vra die pastoor." So he goes to the pastor and he asked him. And the pastor So hy gaan na die pastoor toe en het hom gevra en die pastoor het gesê, "Wel, Junior, niemand kan beslis vir God sien nie," gesê, "Niemand kan God ooit sien nie." But somehow that didn't Maar op 'n manier satisfy het dit that nie little daardie guy. verstandjie tevrede gestel nie en op in die rivier van ons plek af is, en die Ohio rivier is 'n eiland, dit word 6 Myl eiland genoem. It's just 6 miles from Louisville to that island. Dit net 6 myl van Louisville af na daardie eiland toe. Die seentjie het altyd daartoe gegaan saam met 'n ou visserman, grysbaard, gawe ou Christen Heer. One day when they'd been up the river, they'd come a storm. Eendag toe hulle in die rivier op was, het daar 'n storm gekom en hulle moes hulle boot na die oewer toe trek. En na die storm verby was, het hulle weer uitgegaan in die rivier en die son was aan die ondergaan in die weste. And after the storm, the old fisherman looked. En na die storm het die ou visserman oor die rug van die seun gekyk na die ooste en daar was 'n reënboog. And he was pulling his boat as En hy het sy boot geroei soos enige bootman weet die ritme van daardie geklots van die branders teen die roeispanne soos hy saam met die stroom in die rivier afgeroei het. All the leaves washed off from the rain. Al die blare wat afgewas was van die reën was blykbaar net 'n stilte. En julle weet die natuur werk so. If you're all frustrated and don't know what to do, just come As jy to baie Jesus. verboureerd is en nie weet wat om te doen nie, kom net na Jesus toe. Na die storm is daar 'n stilte, 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. And the old fisherman watching the rainbow, which with his En die ou visserman met die reënboog dopgehou wat met sy rug na die boeg van die boot na die reënboog gekyk het, en hy het begin huil. And the little fellow sitting in the En stern die of the kereltjie boat, wat agter in die boot gesit het, het vinnig na die middel van die boot gehaas en neergeval op die ou visserman se skoot. En hy het gesê, "Meneer, ek kan vir u iets vra wat my moeder neither my Sunday school teacher or pastor can satisfy of my my sonndagskoolonderwyseres of pastoor nie my gedagtes kan stilmaak nie," gesê. As God so groot is, kan enige iemand God sien. The old fisherman, overcome with the little lad's statement, pulled him up in his arms. Die ou visserman, oorweldig deur die klein seentjie se stelling, het hom opgetrek in sy arms, hom styf vasgedruk en hy het gesê, "God seën jou hartjie skat. Al wat ek die afgelope 40 jaar gesien het, was God." He had so much God on the inside of him. Hy het soveel God aan sy binnekant gehad, hy kon God aan die buitekant sien. And if God is hid, he's hid to those that are En as God blind verborge to him. is, is hy verborge vir diegene wat blind is vir hom. Look around Want and enige see iemand kan God rondkyk en God sien in the in die blooming blom of the van die blomme. flowers, how the little flower dies, the seed burst open, the pulp runs out. And Hoe die everything's blommetjie gone. sterf, die saad But oopbars, then die pulp that uitloop, flower alles lives weg is. again. Maar dan lewe daardie blom weer. Making a way Dis for God that wat 'n weg flower maak to vir live daardie again blom for om weer te service. lewe vir diensbaarheid. If God has a way of making a As flower God 'n live manier again, het om 'n blom how weer about te laat a man lewe, that's wat made van 'n in his man image? wat na sy beeld gemaak is?
En as jy God in die natuur dophou, wanneer ek gaan jag in die herfst van die jaar, wanneer ek kan, ver bo in die noorde, en ek kyk na daardie klein eentjies daar bo gebore op die meer, en sodra dit begin koud word, sal daardie oudjies reguit opstyg van daardie meer, en het reguit gaan na Louisiana toe, as wat hulle kan gaan, geen kompas of niks nie, wat lei hulle? God. En het jy al ooit opgelet, wanneer jy uitgaan in die wintertyd en die konijne na by die grond sien lê, wat weer onder die gras ingaan, en jy skakel die radio aan en die radio, die nuuskommentator sê, wel môre gaan dit mooi weer wees, moet jy jou glad nie daaraan steur nie. Daardie konijn weet meer daarvan as wat jy ooit sal weet. Ja, meneer, want daar's iets in hom, God in die natuur. En jy neem, laat die nuuskommentator sê, môre gaan dit mooi dag wees. En kyk hoe daardie ou sog, daardie blare van die noorde kant van die heuwel afneem. En dit ombring aan haar bed aan die suidekant van die heuwel maak. Sy weet meer van die weer as wat daar die nuuskommentator weet, omdat sy gelei word deur instink wat God haar gegee het. Jy kan meer daarop staat maak as wat jy kan op enigiets wat meganies gemaak is, want dis God wat in sy groot heelal werk. 'n paar jaar gelede was ek bo in Colorado om elande te jag. Dis iets wat ek elke herfst probeer jag, nie so seer om die wol te kry nie, maar om alleen buite in die woude te wees. Dis waar ek gevind het, God was in die woude. My eerste gebed wat ek so bid om my sondes te bely, ek het nie geweet hoe om dit te doen nie. So ek so 'n brief vir God skryf en dit teen 'n boom in die woude vasspyker, sodat hy dit kon lees wanneer hy in die paadjie afgekom het, want ek het geweet, hy was daar. Ek onthou die eerste trop beeste wat ek ooit in die berge probeer uitjaag het, my voete het gevoel soos 2 groot loodstukke. Ek het van daardie perd afgerol en my kombers gekry, en ek het gedink ek was 'n ware koei wagter, en ek het my kop in die saal gesit. En daar was 'n ou kerel daar saam met ons met die naam van Slim, en 'n ander kerel van Texas het 'n kitaar gehad en hulle het liedere gespeel. En die kerel Slim het 'n kam gehad met 'n stukkie papier daarteen, wat saam gespeel het met hom. En die trop het gaan lê en na rukkie het hulle begin speel. Onder by die kruis waar my verlosser gesterf het. Dit was daaronder. Wat ek vir reiniging van sonde uitgeroep het. My hart het begin spring, ek het die kombers gevat en dit oor my kop getrek om dit nie te hoor nie, want ek was 'n sondaar. En nadat die beeste stil geword het, het ek daar gelê en gemaak op ek snor. Maar toe ek die kombers afgetrek het, het ek gedink, nou sal dit alles verby wees, want hulle het bed toe gegaan, en die wag is daar buite by die beeste. Maar toe ek opkyk, het daar die groot sterre net bokant my gaan. Iets het gesê, wie het hulle daar bo gesit, en wie hou hulle in posisie? Net toe die wind deur daar die fluisterende denne gekom, en dit het gelyk asof daar 'n stem was wat gesê het, daar's 'n land ander kant die rivier, wat hulle die soete ewigheid noem. En ons bereik net daar die oewer deur 'n geloofsbesluit. Ek het my kombers gekry en dit weer oor my ore getrek. God is so groot, hy sal jou vind. Ek gee nie om waar jy is nie. Moenie vir hom probeer wegkruip nie. Jy veg 'n verlore stryd. Gee net op en jy sal gelukkig wees. Jy kan hom oral sien. Ek kan nou oor kan op die Troublesome rivier, ek was baie hoog daar 'n jaar om elande te jag. Meneer Jeffers, die boer, ons het die lande geken omdat ons die beeste sout gegee het.
Dis omtrent 35 myl 40 van enige soort plaas op enigiets af, ver bo op die top van die kontinentale skeiding, net agter Willow Creek, en ek was daar binne vir jare om met die beeste te help. Ek gaan nou elke keer terug wat ek kan om die aankeer te ry in die herfs of hulle op te neem in die lente, want ek hou daarvan. Alleen uit te gaan, die gefluister van die denne te hoor en om die voëls te hoor roep. And the rippling of the water, there's something about it that's godly. En die kabbeling van die water, daar's iets daarin wat goddelik is, dit spreek uit. Geen mens kan in die woude staan stilstaan vir 'n paar minute, wat nie weet daar's 'n God nie. En dit het nog nie daardie jaar so gesneeu nie, en dit was vroeg in Oktober, en die elende was nog hoog in die woude, so meneer Jebres het gesê, wil jy gaan hier op na Coral Peaks, en ek gaan terug na huis toe. Ek sal jou oormôre ontmoet by die ou hut daar agter waar 'n boer ingegaan het jare gelede wat die Weekly plek genoem word. En ek het sê, goed, ons het ons perde gehad, so het ek my perd vasgemaak en ver opgegaan. En teen daardie tyd van die jaar is daar gewoonlik, dit sal 'n rukkie storm, 'n rukkie sneeu, dan sal die son uitkom. Ek het daar langs geloop en aan die Here gedink, ek hou daarvan net soos die son ondergaan, of wanneer dit opkom. Ek het net langs hierdie plek geloop op soek na die elande en daar het 'n storm opgekom. En ek het agter 'n boom ingekom en die wind het net hard gewaai, koue daarop gevolg en die immergroen plante het begin vries. En na die storm verby was het ek daar gestaan en dink aan die Here en sy goedheid en sy genade. En ek het gedink aan toe Elia in die grot was en hy die geraas hoor verbygaan het. En ek het lekker in my hart gejuig. Toe die storm verby was, het ek agter die boom uitgekom en ek het gekyk. En die elandtrok was uitgesprei en ek het 'n groot bil aan hierdie kant oor beel blaas en die maat het geantwoord onder in die vallei en maar my ma's Indiaan en my bekering het dit nooit uit my uitgehaal nie. Ek is lief vir die natuur. Toe ek daardie beel van daardie eland gehoor het, hierdie een hier oorkant, en die wolf begin huil, die prairiewolf en sy maat wat aan die onderkant antwoord, praat jy van die diepte wat roep na die diepte. Ek het toe opgelet die son wat agter in die weste sak deur die skeure geloer het, asof dit oor Kalifornië gegaan het, daardie groot oog wat uitloer wat gelyk het soos die oog van Jehovah, wat heen en weer gaan oor die aarde. Daar is geen manier om van hom af weg te kom nie. Ek het dit gesien en ek het my hande opgesteek en die Here begin aanbid. En toe het die son wat daar die ys op die bome getref het, 'n reënboog oor die vallei gemaak. En ek het gesê, dis reg, daar's God in die beel van die eland, daar's God in die gehuil van die wolf, daar's God in die sonsondergang, daar's God op die berg, God in die vallei, dis God oral oor. En ek het gesê, daar is hy in die reënboog. Die reënboog is sy verbond en in die eerste hoofstuk van Openbaring was sy voorkom soos jaspis en sardiussteen wat eerste en laaste is. Hy wat was, wat is en sal kom. Die jaspis en sardiussteen was beide Benjamin en Reuben, die eerste en die laaste, die oudste en die jongste. En die verbond, God het 'n verbond gemaak dat hy die mens sou red. En dit het net so in my hart begin brys dat ek regtig godsdienstig geword het. Ek het my geweer teen die boom neergesit en om daardie bos het ek gegaan, geskree uit volle bors. Ek moes dit net 'n manier laat uitkom, ek sou opgeblaas het. En as iemand in die woude sou gewees het, sou hulle gedink het, hulle het 'n kranksinnige man daarbo gehad. Ek het gejuig, ek was reg in die teenwoordigheid van God van die heelal. Oral oor was God. As jy net sal rondkyk, sal jy hom sien. Hy's nie moeilik om te vind nie. En as hy aan die binnekant is,
En ek het geskree en gegil met my hande op. Nou julle dink nie baptiste skree nie, maar julle moes toe daar gewees het. Ek's 'n Pinkster Baptist, julle weet. En so het ek om hierdie boom gehardloop en geskree. En ek het gestop met my hande in die lug en met een se denne eekhoringkie. Net die blou jas polisieman van die woude, net geraas en niks eekhoring. En hy is die rustigste kereltjie wat daar in die woude is, die skinderbek met al die wild waarsku om te vlug. En hy het daar op 'n stomp opgespring en na my gekyk en begin babbel, asof hy my wou verskeer. Wel, ek het gestop, ek het gesê, dis nie nodig om opgewonde te raak nie, kereltjie. Ek kan bid net die Here, die einste God wat jou gemaak het. Jy behoort dieselfde ding te doen. Ek het gesê, as jy gevoel het soos ek voel, sou jy dieselfde ding gedoen het. Maar ek het die kereltjie opgelet in die verbasing dat hy nie juis oor my babbel nie. Hy het sy koppie suiwer gedraai en afgekyk en een of ander windval daar. Maar die storms tevore, nie daardie storm nie, maar 'n ander storm, 'n paar bome omgewaai. Wel, ek het gedink, waaroor is die kereltjie so opgewonde? En ek het daar afgekyk en dit het 'n groot arend afgedwing. 'n Groot klomp bruin arend daarbo en dit het hierdie arend afgedwing. Die winde het die storms af in hierdie windval in. En hy het oor daardie arend gebabbel en hy het op en af gespring asof hy daardie arend wou verskeer. En ek het gedink, Here, waarom het U my aandag van U reënboog afgetrek en van die groot heerlikheid en U natuur hier? Waarom het U my aandag daarvan afgetrek? Wel, dis goed om hier te wees. Ek kan 3 tabernakels bou, soos Petrus gesê het. Maar natuurlik, daar was siekes onder aan die onderkant, julle sien. Dis waarin ek gaan, net om 'n paar dae te rus. En hierdie groot arend het op die tak gespring en ek het gedink, nou God, U, daar's iets wat U wil hê ek moet 'n les leer, of U sou nie hierdie toneel laat plaasvind het nie. Dink nou, die groot arend was nie so bekommerd oor die eekhoringkie nie, of hy was ook nie bekommerd oor my nie. So hy sou daardie groot grys oor rol en na daardie eekhoringkie kyk, dan sou hy terugkyk na my. En ek het gedink, wel, daar's een ding wat ek in die arend kan bewonder, dat hy nie bang is nie. God kan nie enigiets gebruik wat bang is nie. Julle weet, Gideon moes hulle almal terugstuur wat bang was. En as jy bang is om te getuig van jou genesing voor dit kom, kan God jou nie gebruik nie. As jy bang is om die mense te vertel jy die Heilige Gees ontvang, moenie bekommer wees nie. Ek twyfel of jy dit ooit kry of nie. Sien? God wil helde hê. Hy wil iets hê wat dapper is. God wil iets hê wat sal opstaan en praat, nie bang om jou baas of enige iemand anders te vertel, Jesus Christus, die Seun van God, het my gered van 'n lewe van sonde nie. So I seen the bravery in the eagle and I thought, well now, what makes him brave? So ek het die dapperheid in die arend gesien en ek het gedink, wel nou, wat maak hom dapper? En ek het na hom gekyk en ek het gesê, sê kerel, weet jy ek kan jou skiet? That didn't seem to bother him. He looked over at me. Dit het hom blykbaar nie geplan nie. Hy het na my gekyk, teruggekyk na die denne eekhoringkie en hy was glad nie geplan nie. En ek het gedink, wel, waarom? Waarom is hy so seker van homself? That's the way I want to be, sure of myself. Dis hoe ek wil wees, seker van myself, weet waarvan ek praat. Alle Christene het 'n reg om dit te doen. Jy kan wees wanneer jy God se woord neem. Ek het gedink, wat maak jou so seker? En ek het opgelet uit daardie groot vlerke bly neem en voel. Julle weet hoe hulle maak met hulle vlerke soort van hulle vere voel. Kyk of hulle almal in goeie toestand is. O, iemand het vir my gesê, broer Branham, is jy nie bang jy maak 'n fout met daardie onderskeiding nie? O nee, God het daardie arend vlerke gegee om te weet dat dit was waarmee hy kon wegkom. En solank as wat ek die Heilige Gees om my kan voel, is ek nie bang nie. Maar wanneer hy van my af weggaan, sal ek van die platform afgaan. Maar solank ek weet hy daar is. En die arend sy vere heen en weer beweeg. Ek het gesê, dis reg, God het jou 2 vlerke gegee en jy het vertroue in hulle. Jy het vertroue om te weet dat voordat ek kon uitreik en daardie geweer kry, jy en daardie boomtoppe daar kon wees en ek jou nooit meer sou sien. Hy het vertroue gehad. Wel as arend vertroue in sy vlerke het om weg te kom van gevaar,
God het hom die vlerke gegee, dis God gegewe gawes. Die eekhoorntjie het nie vlerke gehad nie, of die grondeekhoorntjie, denne eekhoorntjie liewer. Hy het nie vlerke gehad nie, maar die arend het vlerke gehad. Die eekhoorntjie was so opgewonde, hy het oral rondgespring. Hy het nie geweet wat gaan gebeur nie, maar die arend was nie opgewonde nie, want God het hom iets gegee. En as God vir die arend vlerke gegee het om weg te kom van gevaar en so tevrede kan voel daaroor, hoeveel te meer behoort die kerk van die lewende God met die doop van die Heilige Gees om hulle om weg te kom van gevaar. Ek het hulle dopgehou, groot kerel, uiteindelik het hy siek en sat geword. Hy het geweet ek was die maat, maar hy het siek en sat geword vir daardie babbel. Weet julle wat het hy gedoen? Hy het net een groot sprong gemaak, sy vlerk omtrent 2 keer geklap en hy was op en uit die bome uit. En toe het hy net skynbaar geweet om daardie groot vlerke te stel. Hy het nooit weer 1 keer geklap nie. Maar hy het net geweet hoe om daardie vlerke te stel. Elke keer wat 'n ligstroom so inkom, so hy opry daarmee en dan so nog 'n ligstroom inkom. Hy so opry daarmee, nooit 'n veer beweeg nie. Hy het net geweet hoe om sy vlerke te stel. Smaller, until he become just a little bitty speck. Ek het hom dopgehou totdat hy kleiner geword het, totdat hy net 'n klein spikkeltjie geword het. Ek het my hande opgesteek en uitgeroep na God, o, dis reg, Here. Dis nie klap na hierdie diens toe, klap na hierdie kerk toe en jou brief neem van die Methodist na die Baptist toe nie. Dis net om te weet om jou vlerke van geloof in te stel in die krag van die Heilige Gees. En wanneer dit inkom, daarmee saam te ry. Hy het siek en sat geword vir daardie ou denne eekhoorntjie wat chirp vir hom. En partymal maak dit 'n Christen siek en sat om sommige van hierdie ou aardgebonde denne eekhoorntjies te hoor. Daarvan wonderwerke is verby, glad nie so die Heilige Gees nie, jy kan dit nie kry nie, jy kan dit nie doen nie, dis alles fanatisme. Stel net jou vlerke met geloof in die woord van God en laat die Heilige Gees julle laat opry. Nie van plek tot plek spring hierdie na daar nie, stel net jou vlerke en ry uit die sig. Verlaat hierdie aardgebonde babbel daarvan wonderwerke is verby, die Heilige Gees is nie werklik nie. Jy moet dit nie glo nie, God se woord het gesê, dit is hy is dieselfde gister, vandag tot in ewigheid. Seil weg daarvan, uit die probleme uit, sekerlik. Glo julle God is in sy heelal, dan God is sy woord, glo julle God hou sy woord. Elke woord wat Jesus gesê het was 'n saad. Nou julle mense hier in Kalifornië is baie goeie lemoenkwekers. Ek weet nie of ek dit moet sê of nie, want ek het baie vriende wat hier sit van Arizona. Maar julle maak aanspraak dat julle die beste lemoene in die land het. Natuurlik, daar die grenslynpatrollies daar buite, hulle sien dit anders. Maar in ieder geval, wanneer jy 'n lemoenboompie kry, jy sit 'n klein saadjie in die grond en dit kom op in 'n boompie. En jy neem daar die boompie van 1 duim hoog en kan dit uitplant. Weet jy dat elke lemoen wat jy ooit van daardie boom sal afpluk net dan daarin is? Sekerlik dit is. As dit nie is nie, waar kom dit vandaan? Dink net, daar's honderde bushels lemoene in 'n klein sprietjie van omtrent so 'n groot lemoenboom. Honderde bushels lemoene, bushels bloeisels, bushels en bushels blare. As dit nie is nie, waar kom dit vandaan? Nou daardie boompie is net soos jy. Nadat jy Christus aanvaar het in die babevorm, dan is ons saamgeplant in Christus. Die enigste ding wat hierdie boompie doen, jy moet net die water daarop gooi en dit begin drink, en wanneer dit sy gegewe porsie drink, dit moet meer as dit drink. Dit moet soveel drink totdat dit takke begin uitstoot, dan hou dit net aandrink totdat blare uitstoot, dan hou dit net aandrink totdat dit bloeisel uitstoot, dan hou dit net aandrink totdat dit lemoene uitstoot. Dis die hele tyd drink.
En wanneer ons wedergebore diensknegte van God word, die saad van God geplant in ons hart, bly ons net drink en uitstoot. Alles wat jy nodig het in hierdie aardse reis is binne in jou wanneer jy die doop van die Heilige Gees ontvang. Al die genesing wat jy ooit nodig het, al die vrede wat jy ooit nodig het, al die krag wat jy ooit nodig het. Alles wat jy nodig het is binne in jou wanneer jy Christus in jou het, maar die enigste ding wat jy moet doen is om aan te hou drink. Die mense word nie dors genoeg nie. Die Bybel het gesê, salig is julle wanneer hulle honger en dors na geregtigheid. Wanneer jy dors is, kan jy drink, en hoe meer jy drink, hoe meer kan jy uitsprei. Hoe meer genade jy kry, hoe meer krag het jy. Hoe meer geloof jy het, soos jy aanhou drink uit Christus wat die onuitputlike fontein van die lewe is, drink die saadvorm. God se woord is 'n saad. God is in sy woord, kyk na hom wanneer hy sy woord manifesteer. Sy beloftes van wat hy sou doen. Kyk na 120 mense wat God se woord neem. Opgegaan in die dag van Pinkster en gewag het tot daardie opdrag. Bly julle in die stad van Jerusalem totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. God se woord het in hulle harte ingesink en hulle daar gewag. Wat het hulle gedoen? Net rondgesit en gesê, wel, ek sal sien wat sal gebeur. Jy kan dit nie so water gee nie. As jy sê, wel ja, ek glo in goddelike genesing. O, sekerlik, dis in die Bybel. Dis nie die manier om genees te word nie. Jy mag die saad hê, maar jy moet dit water gee. Nou die Bybel het gesê, toe hulle in die bo vertrek was, het hulle geseën, gedank en God geprys. Wat hom geprys omdat hulle geweet het dit sou kom, want hulle het die saad in hulle hart gehad, God se belofte. Reg, as dit ooit in hulle harte kan vestig. Jy in die rolstoel, jy in die beddens, julle daar buite met hartprobleme, kanker, julle in Radioland, in hospitale. Waar julle ook al mag wees, as julle God se woord in julle hart kan ontvang en dit nat maak met lofprysing en dank aan God dat hy dit vir julle gegee het, sal dit groei tot 'n boom van wat ook al die saad verteenwoordig. Genesing, verlossing, waarvoor dit ook al is, daardie boom sal blom. Maar julle moet drink, julle moet dit water gee. Dit voed en dit laat groei. Hoe meer julle op God vertrou, as jy in 'n rolstoel is en of in 'n hospitaal en jy is so verlam dat jy nie eens een vinger kan beweeg nie, hou net aan om daardie een vinger te beweeg tot die eer van God. Môre sal jou hand beweeg, die volgende dag sal jy jou arm beweeg. En jy sal binnekort aanbeweeg as jy dit net sal aanhou nat maak, uitstoot, groei, groter en groter word. Neem God se woord, dis 'n saad, sekerlik, dis 'n saad. God het vir Abraham belofte gegee, soos ons bestudeer het, en Abraham het daardie saad in sy hart laat inkom, die belofte. En dit bly water gee met lofpryse en danksegging tot God vir die kind. En het 25 jaar gewag. Maar die boom het net in elk geval gekom, omdat hy dit met geloof nat gemaak. God is sy heelal, almal wat dit glo sê amen. God is in sy woord. Glo julle dit? Nou God is in sy seun. Sekerlik hy was. Christus Jesus was God gemanifesteer in die vlees. Die Bybel het gesê dat God in Christus was om die wêreld met homself te versoen. Die vleeslike deel was die mens, die gees was God. Jesus het gesê, ek kan niks doen tensy my Vader my nie eers wys nie. Toe hy hier op aarde was hy honger soos 'n mens. Hy het honger geword, rondgekyk aan 'n boom om iets te kry om te eet. Dit was die menslike deel. Toe hy daardie broodjies en 2 visse geneem en 5000 mense gevoed het, was dit God wat dit gedoen het. Toe hy afgegaan het aan die graf van Lazarus, het hy geween, dit was die man, dit was Jesus. Maar toe hy 'n man uit die graf geroep het wat dood en 4 dae begrawe was, was dit God in sy seun.
can speak to the dead. Want net God kan met die dooies praat. God was in sy seun. It's true. Dis waar, soos ek nou die aangesê het op daardie bootjie. Hy was 'n man wat daar gelê en slaap het, moeg van preek en die siekes genees. Hy was 'n man toe hy moeg en vermoeid en vaak was, tot die storm hom nie wakker gemaak het nie. Maar toe hy sy voet op die rand van die boot gesit het, opgekyk en gesê het, "Swyg, wees stil." En die winde en die golwe het stil geword. Wat kan met die natuur praat behalwe God? Hy was God toe hy met die winde en golwe gepraat het. Hy was 'n man toe hy die pyn en lyding van die spykers in sy hand en die kroon op sy kop van dorings. Hy was 'n man toe hy sterwend was. Maar op Paasoggend toe hy die seels gebreek en weer opgestaan het, het hy bewys hy was God. Hy het gelyk soos God, hy het gepraat soos God, hy het gepreek soos God, hy het genees soos God. Hy is God, God gemanifesteer in die vlees, die heilige een. Almagtige God het die maagd Maria oorskadu bloedself geskep, wat die tabernakel voortgebring het, waarin God vir 33,5 jaar gewoon het. God was in sy seun. Daar was 'n man wat daar gestaan en preek het eendag aan die begin van sy bediening. Hulle het gegaan en 'n ou visserman gekry. Andreas het gegaan en sy broer gekry, hom soontoe gebring. En toe hy na hierdie gewone man toe gekom het, net 'n man, Galileese skrynwerker. Maar toe hy na hom toe gekom het voor sy oë, hierdie Galileese skrynwerker wat gesê het, "Ek doen niks totdat die Vader my eers wys nie," reg het na die man se gesig gekyk en gesê, "Jou naam is Simon en jou vader is Jona." Wat was dit? Dit was God wat deur sy seun gepraat het. God was in sy seun. Dis waarom hy gesê het, "Ek doen niks totdat die Vader my wys nie." Toe Filippus bekeer is 15 myl agter om die berg gegaan het, Nathanael onder 'n boom gevind en hom teruggebring het, gekom het na waar 'n man gepreek het. 'n Mens, vlees, sterfling, bloed, vlees, bene, net 'n mens. En sodra hulle mekaar gesien het, Jesus het gesê, "Aanskou 'n Israeliet in wie daar geen bedrog is nie." Hy het teruggeskree en gesê, "Rabbi, leraar, hoe het u my geken? U het my nog nooit gesien nie." Toe het daar van hierdie sterflike lippe van die manne woord gekom, "Voor Filippus jou geroep het toe hy onder die boom was, het ek jou gesien." Hoe kon hy 15 myl om die berg? Dit was God wat deur sy seun gepraat het. Toe die vrou by die put uitgekom het om water te kry en sy 'n man gesien het, M.A.N, vleeslike man wat daar oorkant sit, terugleun teen die muur, 'n Jood 30 jaar oud, het 50 gelyk, het die skrif gesê. Wil jy sê dat jy 'n man nie ouer as 50 jaar nie, en jy sê jy het Abraham gesien? Nou weet ons jy's mal. Mal wat beteken kranksinnig, het 'n duiwel. Hy het gesê, "Voor Abraham was as ek." Dit was nie 'n man wat gepraat het nie, want hy was net 30 jaar oud. Dit was God in die man, was beslis. Maar die vrou het na hom gekyk en het gesê, "Bring vir my water om te drink." Dit was die mens. Sy het gesê, "Dis nie die gebruik nie, daar's 'n wet van segregasie. Julle Jode met ons Samaritane, nie die gebruik vir julle Jode om vir my, 'n vrou van Samaria, so iets te vra nie." Hy het gesê, "Maar as jy geweet het met wie jy praat, as jy geweet het met wie jy praat." Ek wonder partymal wanneer ons op ons knieë gaan of ons regtig weet met wie ons praat. As jy geweet het met wie jy praat, sou jy vir my water gevra het om te drink. En ek sou vir jou waters gee, wat jy nie hierna toe kom om te skep nie. Hy het gesê, "Die put is diep en hoe gaan die water skep? Jy het niks om mee te skep nie." Die gesprek het voortgegaan. Dit was die mens wat gepraat het, maar binne 'n paar minute het iets gebeur. Hy het gesê, "Gaan haal jou man en kom hier na toe." Hy het gesê, "Ek het nie 'n man nie." Gesê, "Dis reg, jy het 5 mans en die een wat jy nou het. Jy het 5 gehad in die lewe saam met die 6de een. Hy's nie jou man nie, so daarom het jy die waarheid gepraat."
Dit het daardie vrou laat skrik. Hoekom? Sy het geweet dit kon nie 'n man wees nie. Sy het geweet hy was weer as 'n man. Sekerlik was hy meer as die man. Hy was God. Sien hierdie dag wanneer hulle hom 'n profeet wil maak. He was a God of the prophets. He was God himself. Hy was die God van die profete. Hy was God self wat vlees geword het in 'n liggaam. Sy eie skepping wat hy vir homself in 'n tabernakel gebou het, heilig. Hy het daarin gewoon. Hy het daardeur geloop en hy het daardeur gepraat en homself uitgedruk deur daardie liggaam van vlees, dat hy dit deur daardie een liggaam kon gee as offer. Dat hy ons almal na hom toe mag bring as seuns en dogters van God, dat die Heilige Gees deur ons kan spreek en sy werk kan voortsit. God in sy seun. Toe hy dit gesê het, het hy gesê, meneer, ek sien dat jy 'n profeet is. Ons weet, wanneer die Messias kom, sal hy vir ons hierdie dinge vertel. Sien, dit was die werk van die Messias. Wat is Messias? Wel, dis die Logos, die Gees van God. Messias is die Gees van God, die Christus, die gesalfde. Sy het gesê, wanneer daardie Gees uit die heerlikheid kom, wanneer dit hier op aarde gemanifesteer word, sal dit vir ons hierdie dinge vertel. Dis die aard daarvan, dis die aard van God. Sy het gesê, nou u moet 'n profeet wees. En ons weet, Messias kom, sal ons hierdie dinge vertel. Maar wie is hy? Hy was die enigste een wat ooit kon, die enigste een wat ooit in staat sal wees om dit te sê. Ek is hy wat met jou praat. Wat was dit? Dit was God wat deur sy seun gepraat het. Hy het daardie waterpot gelos en in die stad ingehardloop om te sê, kom sien 'n man wat vir my die dinge vertel het wat ek ooit gedoen het. Is dit nie die Messias nie? Glo julle God is in sy seun? God in sy heelal, God in sy woord, God is in sy seun, is God nou in sy mense. Wat die dood van Christus was om die kerk te heilig waardeur hy kon werk om sy werk voort te sit. Daar moes 'n versoening gemaak word en sy liggaam, die mens Jesus, is 'n offer gemaak. Gewilliglik, soos ons dit deur hierdie laaste week geneem het in 'n tipe van Isak, gewillig homself aan die dood onderwerp het. Hy hoef nie te gesterf het nie. Hy het gesê, niemand neem my lewe nie, ek lê dit neer. Hy het dit gedoen, dat deur daardie offerande wat die skrif vervul, hy wat uit God gebore is, doen nie sonde nie, want hy kan nie sondig nie. Daar's 'n bloedige offerande vir 'n man wat in Christus is. God sien nie ons sondes nie, dis bedek met die bloed. Hier 'n tyd gelede het ek in 'n stad ingegaan waar ons 'n groot herlewing gehou het en ek moes ver buite in die platteland ingaan. Daar was duisende en duisende mense in Ohio wat die diens bygewoon het. Ek moes uitkom om 'n bietjie te rus. Ons het geëet by 'n klein dankkaart restaurantjie, lekker, en Sondag het aangebreek, so die restaurantjie het gesluit. En almal van hulle het afgegaan om vir die middagdiens gereed te maak, Broer Baxter en hulle. En ek moes vir my happie kry om te eet voor ek soontoe gegaan het. En ek het oorgegaan na 'n gewone tipiese klein Amerikaanse restaurant langs die pad. Toe ek by daardie deur ingestap het, was dit die skandelikste gesig wat ek ooit gesien het. Daar het 'n polisieman gestaan met sy arm om 'n vrou, en die polisie was so oud soos ek is. Miskien getroud en 'n klomp kinders by die huis, en 'n vrou met sy arm om 'n vrou wat 'n dubbelmasjien speel, wat onwettig is in Ohio. Geen wonder ons is korrup nie. Die einste wette van ons land is gekorrupteer daarmee. Daar's niks meer standvastig behalwe Jesus Christus en sy woord nie, en jylle bang om dit te neem. Dis die enigste fundament waarop jylle enige hoop kan vestig. My hoop is gebou om niks minder as Jesus bloed met geregtigheid. Alles om my siel mee gee, dan is hy my hele hoop en steen. Want op Christus die vaste rots staan ek. Alle ander grond is dryfsand. Alle ander grond. En die Prinette het daar die preek daar geskryf op daar lied wat hulle sal sing by die Bachelarius diens wanneer die kerk inkom. Let op, en terwyl hierdie polisieman daar gestaan het, ek gestop. Ek het gedink, is dit nie vreemd nie? Ek het soontoe gekyk en daar was 'n jong tienermeisie, nie ouer as 18 jaar nie. 'n Klomp van hierdie skrikke met hulle hare wat hier onderhand soos vroue en ver afgesny in die agterkant en een stert of wat jy dit ook al noem.
'n klomp oorbaadjies aan, motorfietsryers en alles, wat ek oor kan by 'n tafel staan met hulle arm om daardie dogtertjie om haar bene bo oor haar heupe nog een. Ek kon nie in die gemengde hoor uitdruk wat aangegaan het nie. En ek het gesê, o, kyk daarna. Ek het iemand hoor lag, ek het na my regterkant gekyk en daar het 'n ou vrou gesit, oud genoeg om my ouma te wees. Sy was ten minste 60 jaar oud of miskien ouer. En sy het daar gesit met daardie klein kleertjies aan, hierdie kortbroek of wat hulle dit ook al noem, en haar vlees was so berimpel dat haar arm vol plooie was, en sy het dit gehad soveel van hierdie mannetjie, en wat jy ook al op julle lippe sit, en wat daardie goed ook al is, en reg oor haar oë soos hierdie, en haar hare was afgesny en gekleer, en sy het dit gehad. Ek blameer nie 'n vrou wat graag op haar beste wil lyk nie, maar moenie soos die duiwel lyk terwyl jy op jou beste probeer lyk nie. Lyk soos 'n dame soos God jou gemaak het. En toe sy het haar hare blou gekleer gehad, en ek het gedink, o, goeieste, kyk daar. En twee ou dronkmans wat daar sit, dit somertyd, een van hulle met 'n groot oorjas aan, 'n ou weermag oorjas en 'n lap om sy nek gedraai vir 'n serp. En hulle was so dronk, het daar gesit, saam met hierdie ou dame. Ek het daar gestaan en ek het sê, God, bedoel jy dat my klein Becky en Sarah, wat daar agter sit vanaand, gaan moet groot word, onder sulke goed soos daardie? Hoe kan u na sulke goed kyk? U is heilig, hoe kan u daarna kyk as my hart net as 'n prediker brand? Ek het gesê, waarom vee u nie die hele ding weg nie? Hoe kan u dit doen, staan en kyk, 'n heilige God, kyk na so iets soos daardie? Oomans het opgestaan en een of ander opmerking gemaak en hulle twee mans het na die toilet toe gegaan. Ek het 'n tydjie daar gestaan, ek het gedink, ek sal uit hierdie gat uitkom. En ek het gesê, ek sal liewer sonder kos bly, as om hier te probeer eet, siektes en al die res en vieslikheid. Ek het omgedraai begin uitgaan en die Heilige Gees het my mee gepraat. Ek sal nooit daardie dag vergeet nie. Ek het agter die deur ingegaan en ek het 'n visioen gesien van die wêreld wat draai en ek het om die wêreld 'n helder rooi streep gesien. Net dieselfde soort visioene wat ek hier by die platform sien. En ek het gekyk en daar het Jesus gesit en ek het my sondes teen hom sien opkom. En ek het 'n boek daar sien lê wat my naam daarop gehad het. Elke keer wat ek enigiets verkeerd sou doen, maak nie saak wat dit was nie, het sy bloed opgetree soos 'n buffer op 'n motor. Dit het gekeer dat die toorn van God my trek. Ek het die trane teen sy wange sien afloop, die bloed op sy gesig. Ek het daarna gekyk en gedink, o Here, maak my sondes u so seer. En ek het toe gesien, as hy hulle nie gekeer het nie, die einste keer wat ek enigiets verkeerd gedoen het, sou God my lewe neem. Maar die bloed van Jesus het dit gekeer sien. Hy kan my nie sien solank daar 'n offer vir my daar is nie. Toe Jesus gesterf het, het hy die hele wêreld gereinig van sonde. Maar jy moet dit aanvaar, jy moet ook kwytskelding aanvaar of God sal die wêreld vernietig. Die heel eerste sonde wat gepleeg is, sou God haar van haar plek afskud, want hy is heilig en sy woorde is reg. Voordat hy selfs met Adam en Eva kon praat, moes hy 'n sondeoffer daar maak met 'n lam. Dis waarom hulle ruk en rol en allerlei soorte sedeloosheid in die wêreld kan hê vanaand. En God nie hulle lewe neem of die wêreld vernietig nie, is omdat daardie bloed op die genadetroon lê. Maar een van hierdie dae kom daardie bloed van die genadetroon af en dan is dit oordeel. Ek weet nie, dit mag afwees voor haar horlosie 39 word. Ek weet nie, dan sal sy donker wees en daar sal niks behalwe oordeel wees nie. Jy het jou eie oordeel uitgespreek met die gesindheid wat jy ingeneem het teenoor sy seun en die versoening. Ek het my naam daar gesien en ek het na hom toe gehardloop. Ek het gesê, Here, bedoel u dat my sondes u so seer gemaak het? En ek het hom hoor sê, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek het gesê, Here, as u my van my sondes sal vergewe, beloof ek om u te dien. En hy het geskryf met sy hand uit sy sy op daardie ou boek vergewe, dit teruggegooi agter hom in die see van vergetelheid. En ek het gesê, ek sal altyd dankbaar wees teenoor u, God. Hy het gesê, nou ek vergewe jou sonde vrylik, maar jy wil haar vernietig. Toe het ek uit die visioen gekom en ek het gesien dat hy my gewys het na daardie vrou. Ek is vrylik vergewe, sonde is sonde, of dit nou klein of groot is. So ek het gesê, o Here, vergewe my. Ek het oorgestap na waar sy was, ek het gedink, ek moet dit regmaak voor ek vertrek.
Ek na haar toe geloop, ek het gesê, aangename kennis. Sy het gesê, o, hallo. Ek het gesê, gee jy om as ek gaan sit? Sy het gesê, o, ek het geselskap. Ek het gesê, suster, ek het dit nie so bedoel nie. Ek het gesê, ek wil net 'n oomblik met jou praat. En ek het daar gaan sit en haar begin vertel. En soos ek opgelet het dat, soos ek haar vertel het daardie swart goed wat sy op haar oë gehad het, begin afspoel oor haar gesig. Sy het gehuil. Sy het gesê, wat is jou naam? Jy's nie daar nie, meneer Branham hier onder in die hier nie. Ek het gesê, ja mevrou. Sy het gesê, ek skaam my vir myself. En sy het daar gaan sit en vir my 'n storie vertel van 'n vader wat 'n oudtydse Methodiste prediker was, van 2 dogters in die wêreld toe, maar sy het 'n storie vertel van wat gedoen is en haar seer gemaak het. Baie keer sien ons mense en ons weet nie wat agter daardie storie is nie. En toe het ek na haar geluister en sy het gesê, meneer, ek het God eenmaal geken. Ek het kerk toe gegaan saam met my pappa en my moeder. Sy het my 'n storie vertel wat baie erg is dat sy in sonde beland het. En sy het gesê, daar's nie 'n kans vir my nie. Ek het gesê, het jy hom lief? Sy het gesê, natuurlik het ek hom lief. Ek het gesê, hoe kan jy hom lief hê as hy jou nie lief gehad het nie? Daar het ek haar in die hand geneem en in die middel van daardie vloer, daar het ons 'n bidduur gehad. Ons het die dubbelmasjienbende opgebreek en sulke dinge en sê is na die Here Jesus gelei. Hoekom? Daar het 'n versoening daar gewag om haar te aanvaar, haar sondes weg te neem. God in sy mense, toe hy was, hulle het saam met hom hier op aarde gewandel vir 33 jaar, God was toe by sy mense. Maar hy het vir hulle gesê om te wag in die stad Jerusalem. Hulle het so toe gegaan en die venster toegemaak omdat hulle bang was. God was by sy mense. Maar toe het daar op die Pinksterdag 'n geluid gekom soos 'n geweldige rukwind, wat die hele huis gevul het waar hulle gesit het. Toe was God in sy mense. By die deure het hulle uitgegaan in die strate in om hulle getuienis te perseël met hulle eie bloed. God was in sy mense. Toe Elisa saak genoem het waar die profeet daar was en daar 'n dooie baba gelê het, het hy op en af oor die vloer geloop. Wat was dit? 'n Man wat loop, maar met eens het hy die salwing op hom volkom en hy het homself bo oor die baba uitgestrek. Hy het 7 maal genees en lewendig geword. Wat was dit? God in sy mense. Was Paulus wat van sy liggaam voorskoot toe geneem het en hulle na die siekes en beproefdes gestuur het en hulle is genees. Wat was dit? God in sy mense. Was Petrus die apostel nie genoeg geleerd het om sy eie naam te skryf nie, wat in die straat afgegaan het en die mense het in sy skaduwee gelê en is genees. Wat was dit? God in sy mense. Sekerlik, wat is dit wat hier aan wanneer jy die groot tekens en wonders sien plaasvind van die bonatuurlike Christus van God, wat hier onder die mense gemanifesteer word? Wat is dit? God in sy mense. Glo julle God is in sy heelal, God is in sy woord, God is in sy seun, God is in sy mense. Nou as hy hierdie gebou toe sal kom vanaand en homself manifesteer, dat hy hier in die mense is, sal julle nie onthou daar se bloedofferande oorkant wat vir julle wag nie. Julle sondes is onder daardie bloed, glo in die Here Jesus Christus, elkeen van julle. As daar hulle diegene hier is of in Radioland wat hom nog nooit tevore aanvaar het nie, asseblief op hierdie uur by die afsluiting van hierdie groot diens by die Angelus Tempel. Onthou, God is baie naby jou bed daar buite. God is baie naby jou wat daar in die kroeg sit. God is naby jou daar buite in die sonde in die motor. God is naby jou waar jy ook al is. Hy is nie verder, het die apostel gesê, as jou regterarm nie. Hy is net aan jou verbind. Hy ken elke beweging, elke gedagte van jou verstand. Glo hom net en laat hy jou red. En aan julle hier wat in die sigbare gehoor is, glo julle God is hier. As julle hom nog nooit tevore as julle persoonlike verlosser aanvaar het nie, buig julle hoofde nou en laat ons bid. Hoeveel hier in hierdie groot gehoor van mense sigbaar vanaand sal julle hande opsteek en sê, ek glo nou in die Here Jesus Christus. Laat hom my genadig wees en my sondes vergewe. Onthou my weer Branham in 'n woord van gebed. God sien hulle daar oor die gehoor, dis reg, steek jou hand op, dis God sien jou agteroor kan aan my regterkant hier op die onderste vloer, steek enige iemand jou hand op. Respekteer jy God se genade vir jou, respekteer jy hom genoeg om sy offer te aanvaar en te sê, God wees my genadig, steek jou hand op. En bo in die balkonne bokant my hier aan die regterkant sê, steek jou hand op en sê, Broer Branham, ek lewe nie net reg nie, ek bid, God wees my genadig.
Ek het mense gelaster en vulgêre opmerkings gemaak oor hulle en dinge, en dis nie die gees van Christus om dit te doen nie. Ek wil my hande opsteek en sê, God, wees my genadig. Het jou vergewe, sit jou see, jou sondes in die see van vergetelheid, agter in die balkonne oor kan hierdie kant toe verhoog. God sien hulle oral daar langs, dis reg, steek hulle hande op. Dis goed. Nou, God in sy heelal, hoe hom dop in die son ondergang, hoe hom dop in die voëls, hoe hom dop in die blomme, hoe hom dop in die winde, hoe hom dop in die bome, hoe hom dop in die oggend, hoe hom dop in die middag, hoe hom dop in die nag, wanneer hy sy sterre uitbring. God in sy heelal, ons kon ure daaraan spandeer. God is in sy woord, hy hou elke woord en laat dit manifesteer. God is in sy woord. God is in sy seun, sekerlik, hy is in die seun van God. God was in hom, om homself aan die wêreld te verklaar. God in sy mense, kyk hier, as julle God in sy mense wil sien, kyk rond oor hierdie gehoor, almal wat gebore is uit die gees van God, weet dat julle oorgegaan het uit die dood na die lewe, steek hulle hande op. Letterlik duisende van hulle wat hulle hande opgesteek het, oorgegaan het uit die dood na die lewe, want waarom? God is in sy mense, hoeveel hier buite is genees deur goddelike genesing, weet dat God 'n geneesheer is. Steek jou hand op. Die gehoor, julle moes dit kon sien, letterlik duisende met hulle hande op. Wat is dit? Bewys dat God in sy mense is. God het hulle gered van sonde, God het hulle genees van siekte. Terwille van ons oortredinge is hy deurboor, deur sy wonde daar vir ons genesing gekom. Hoeveel het oorgegaan van somberheid en vrees en twyfel en verboureerdheid na vreugde, vrede, lankmoedigheid, goedheid, sagmoedigheid, saggeaardheid en geduld? Steek hulle hande op in die gehoor, letterlik duisende van hulle. Buite in Radioland, aanvaar dit nou, as jy Christus nie ken as jou persoonlike verlosser nie, aanvaar hom nou terwyl ons bid. Kom ons buig ons hoofde. Here, die diens is amper verby. Net 'n bietjie langer nou vir die genesingsdiens en ons sal afsluit om oor kan na San Jose toe te gaan. God, U het Uself aan ons gemanifesteer. Ons is tevrede gestel dat U God is en dat Jesus U seun is en dat ons U mense is. Want ons gees getuig saam met U gees dat ons seuns en dogters van God is en oorgegaan het uit die dood na die lewe. Daar was baie wat hulle hande opgesteek het hier in die sigbare gehoor. En Here, net U weet hoeveel buite in die onsigbare gehoor. Waarom het hulle hande opgesteek? Is omdat hulle U nodig het, Here. Hulle het hulle hande opgesteek na die Skepper van die hemel en aarde en gevra vir vergifnis van hulle sondes. U het in die woord gesê, wat na my toe kom, sal ek op geen manier uitwerp nie. En ek weet, U sal hulle ontvang, omdat hulle in U geglo het. En dit is geskrywe in die woord deur die mond van U seun Jesus, dat hy dit gesê het, en die hele skrif is deur inspirasie, en niks daarvan kan faal nie. He said, he that heareth my word and believeth on him that sent me has Hy het gesê, wat my woord hoor en glo aan hom wat my gestuur het, het ewige lewe, en sal nooit in die oordeel kom nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Lord, they're yours. They're the sheep of your pasture now. Lead them. Here, hulle is U sin. Hulle is nou die skape van U weide. Lei hulle langs die stil waters en herstel hulle siel met goeie dinge. En as hulle deur 'n dal van doodskaduwees gaan, sal hulle geen onheil vrees nie, want U is met hulle. Baie honderde, Here, sonder twyfel, ek sal nooit kan sien of hulle hand skud nie, maar eendag oor kan die rivier sal ek hulle sien. En ons sal praat van hierdie laaste Sondag aan van die afsluiting van hierdie diens by die Angelus Tempel. Dit was daar waar hulle Jesus as hulle verlosser gevind het. Die groot Heilige Gees het hulle uitgesoek en hulle uitgesonder. En hulle het hulle hande opgesteek oral oor die stad en oor die state en buite in die see en op die skepe.
En in die eilande het hulle hande opgesteek na Jesus, omdat hulle sy gees vreemd met hulle hart voel praat het. En die weet dat hy hulle nooit sal veroordeel nie, maar hulle die ewige lewe sal gee. Ook Vader, genees die siekes en beproefdes wat daar buite in Radioland is, diegene wat in die beddens lê en diegene wat hulle hande op mekaar het. Laat die Heilige Gees net in elke siel intrek en vir hulle Christus Jesus gee vir elke behoefte waarin hulle behoefte het. Skenk dit, Here. Hulle behoort nou aan U. Hulle het gekom, hulle het hulle hand opgesteek, hulle het U ontvang. En nou het ek vir hulle gebid en glo dat U gebed verhoor. Voortaan behoort hulle aan U, Vader. Hou hulle in vrede en gee hulle genade en genesing vir hulle liggame en vreugde vir hulle siel. En mag hulle in hierdie lewe lewe en mag ons in die volgende lewe ontmoet. Skenk dit, Vader, want ons vra dit in Jesus' naam, U Seun. Amen. Hoor die woord van God wat julle net was. O, kom ons sing hierdie goeie ou lied. Ek is seker almal van julle kan dit nou sing. Ons maak gereed om die gebedsry te begin net binne 'n paar oomblikke vir die siekes en beproefdes. Ek het hom lief, omdat hy my eerste lief gehad het. Hoeveel weet dit? Steek julle hande op buite in Radioland, sing julle dit saam met ons, terwyl 'n Billy hier kom om ons te help as hy sal. En laat ons nou sing tot die eer van God. En nou gaan ons aanbid. Na die harde, deurdringende woord van God, laat ons nou die Here aanbid. Goed, almal saam. Hoeveel methodiste is hier vanaand? Steek hulle hande op. Die Here seën die methodiste. Hoeveel baptiste? Steek hulle hande op. Goed, kyk na die baptiste. Presbyteriane, steek hulle hande op. Goed, Lutherane, steek hulle hande op. Goed, dis goed. Terwyl ons weer hierdie lied sing, draai net om en julle baptiste en methodiste skud hande met mekaar. En Presbyteriane en Pinksters en Nasareners en Pelgrim Heiligheid, almal skud hand met mekaar nou terwyl ons sing. Ek het hom lief in hierdie groot gemeenskap. Goed, dis reg, skud mekaar aan. Radio gehoor, julle moes dit kon sien, letterlik duisende mense wat mekaar se hande skud. Hoe is hy nie wonderlik, so goedhartig, so lieflik en waaragtig nie? Hoeveel in die gebou vanaand nou aan die sigbare gehoor wat siek en behoeftig is? Steek hulle hande op. Sê, Here, ek het net 'n klein aanraking van U nodig. Ons het 'n liedjie wat ons altyd gesing het. 'n Gesprekkie met Jesus maak dit reg, alles reg. Baie daardie lied al gehoor en dit gesing. Nou, ons kan nie te veel na die platform toe bring nie. Reg deur die week het julle opgelet. Wanneer ons geen kaartjies uitgegee het nie of so voort, het ons 'n ry van onderskeiding gehad. Net die mense buite nie gehoor net laat begin bid. Jesus is die hoëpriester wat aangeraak kan word deur die gevoel van ons swakhede. En hoeveel was hier om die Heilige Gees te sien praat? En die mense roep en dieselfde ding doen wat hy in die Bybel gedoen het. Sê amen. Nou radio gehoor, julle kan dit hoor, letterlik honderde mense wat in die dienste was. Hoeveel was nog nooit tevore in een van die dienste nie? Laat ons julle hande sien, reg oor die gebou, die sigbare gehoor. Tote en fetch en carry en al daardie soort grammatika. Hulle is te slim om te weet dat ek nie 'n dokter sou wees nie. Ek's net julle broer. Ek's net broer Branham.
Ek wens ek het genoeg geleerdheid gehad om te wees. Ek waardeer en eer beslis die man wat studeer het om 'n graad te kry, maar ek is te ongeletterd daarvoor. En dis waarom ek gesê het ek was te slim om die graad te aanvaar, want ek weet mense weet beter. Ek wil nie. Soos Kongreslid Upshaw, die oorlede Kongreslid Upshaw het altyd 'n woord gehad wat hy sê. Sy weduwee is hier iewers, sy is gewoonlik hier in die diens. Hy het altyd gesê jy kan niks wees wat jy nie is nie. En dis net omtrent waar. Dis reg, ja, Suster Upshaw, ek sien jou agter in die gehoor. Jy kan niks wees wat jy nie is nie. Wees net jouself, mense waardeer jou meer. Nou daar so 100 kaartjies ek. Is dit reg? Wat is die letter S? Elke aand, elke dag gee hulle die kaartjies uit. 4 dae in hierdie week en ons nie die kaartjies uitgegee nie en net die ry geroep. Nou vanaand vir die genesingsdiens gaan ons hierdie 100 kaartjies roep en vir hulle begin bid. Ek wil hê elke persoon, as julle kan by die afsluiting van die diens, gee ons die volgende 15 minute, sal julle 20 en bly vir die diens. Julle wat seker beproef is, wees net in gebed, terwyl die gebedsry aankom. Julle gebede het net soveel daarmee te doen as my gebede. Die gebed van geloof sal die siekes red, God sal hulle oprig. En buite in radioland, julle as die uitsending voortgaan, ek het gedink julle mag van die lig afgaan om 9:30, maar ek sien die lig brand nog. So julle buite in radioland, bid julle saam met ons hier en ons bid vir julle. En ons gaan onder verwagting wees om God in sy mense te sien. Het julle hom in sy julle al gesien? Het julle hom in sy woord gesien? Het julle hom in sy seun gesien? Het julle hom in sy mense gesien? Sekerlik. Nou is hy hier, dit maak hom hier. 3 is 'n getuie en hierdie is meer as 3. Hierdie is 4. 3 is 'n bevestiging in die skrif. Goed nou, gebedskaartjie S nommer 1. S soos in saligmaking. Prayer card number 1. Would you raise your hands wherever you are? Gebedskaartjie nommer 1, sal jy jou hande opsteek waar jy ook al is. Gebedskaartjie nommer 1, het ek dit gesien? Sê, is jy seker van daardie nommer? Nee, hoeveel het gebedskaartjie S hier by te steek jou hande op? Ja, ek reken, daar's net dis al. Daar's geen ander gebedskaartjies hier, behalwe S nie, want elke aand neem ons elke gebedskaartjie in die gebou op. So gebedskaartjie S nommer 1, kyk rond, dit mag iemand wees wat boop is, nie kan hoor nie, miskien iemand in 'n stoel of bed, nie kan beweeg nie, soek na hulle nommer. Nommer 1 kon, het jy dit? Goed, ek is jammer. Nommer 2, steek jou hand op. S nommer 2. Goed. Nommer 3, alle. 3, ek het nooit daardie hand gesien nie. 3, 4, nommer 2, waar is nommer 2? As jy voor gebid wil word, weet jy vinnig antwoord, want ons sal iemand anders in die plek roep. Goed, S, is dit bo in die balkon, die mense wat daar bo in die balkon beweeg? Is dit S nommer 2? Is dit hieronder nommer 2? Nommer 3, waar is nommer 3? Steek jou hand op nommer 3. Daar's net 2 mense wat daar staan en hoe kan dit nommer 3 wees? Dis wat ek wonder. O, nommer 2 en nommer 3. Nommer 4, wie het nommer 4? Sal jou hand opsteek. 4, nommer 5. Goed, kom dame. 6, 7, goed, 8. Nou doen julle dit. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kom reguit en neem jou plek in. Sien die rede waarom ons hulle so roep, is dat daar nie oor mekaar gedruk en op voete getrap sal word nie. Alles moet ordentlik en in orde gedoen word in die huis van God. Alles moet in goddelike aanbidding wees en 'n gesindheid daarvan. Hoeveel het nie gebedskaartjie nie en julle wil hê Jesus moet julle genees? Steek julle hande op. Goed, nou dit. Hy's oral in sy heelal, in sy woord, in sy kerk, in sy mense, in sy seun, hy's oral. Goed, soos hulle dit in die ry kry, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tot 20, goed, dis goed, goed. Hulle kry hulle in die ry, hulle het die groep plekaanwysers daar gekry om hulle gereed te maak. Goed, 20. Goed, 21.
Goed, die dame wat reg daarachter sit. 22. Is that up in the balcony? 22? 22. Daar die bo in die balkon. 22. 25. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Dis goed. Now while they're getting lined up, Nou, terwyl in die ry kom, laat ons 'n koortjie sing. Ek het hom lief. Goed. I love him. I love him because he first loved me and purchased my salvation on Calvary Street. 31, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Let them line up over here to 40. Laat hulle hier in die ry staan tot 40. Oh, don't you love him? O, het julle hom nie lief nie? Hy is so werklik so goed. Wonder of ons 'n klein koortjie hier kan hê, suster. Onder by die kruis waar my verlosser gesterf het. Daaronder het ek vereeniging van sonde uitgeroep. Daar aan my hart is sy bloed gewend. Here sy sy naam. Goed nou, bly almal net sit. Totdat julle nommer geroep is en bly nou baie stil, want ons wil hê julle moet ons help om vir hierdie siek mense te bid. Goed. Down at the cross where my Savior died, down where for sin, from sin, I cried, there to my heart was the blood applied. Glory to his name. Glory to his name. Glory to his name. There to my heart was the blood applied. Glory to his name. Nou 40 tot 50 staan. Maak ons dood, ons gaan sterf in elk geval, so ons sal net sterf, maar as hulle ons red, wel sal ons lewendig gemaak word of lewendig gehou word. En God het hulle geloof beloon. Julle almal vanaand in hierdie stoele en dinge en beddens en 'n sterwende man wat net hier lê, na my kyk, jy word nie gevra om na die kamp van die vyand te gaan nie. You're expected at the house of the Father. Jy word verwag by die huis van die Vader met sy seëning en sy belofte dat hy sal genees, jou gesond maak en jou seën. Ek is seker hy sal dit doen en jy glo nou met jou hele hart. Now, you in the prayer line that's standing here now to come into the line. Nou julle in die gebedsry wat nou hier staan om in die ry in te kom, as daar enige onbeleide sonde in jou lewe is, onthou, ek lê dit net terug in jou skoot, my broer. Look, if you have got sin that you have Kyk, not as jy sonde het wat jy nie belê het nie, wees net bewus dat jy erger as ooit sal wees as jy hiernatoe kom om voorgebid te word met onbeleide sonde in jou lewe. Maak jy dinge reg, as dit in jou lewe is, stap uit die ry uit net 'n oomblik, maak dit reg, kom terug in die ry, maar moenie so kom nie. Nou, dis waarom my rye altyd was, toe ek elke persoon gepyn kam het om te sien of daar sonde in hulle lewe was, deur die visioene van die Here. Then the reason I did that Was toe die rede waarom ek dit gedoen het om seker te wees. As God Satan toegelaat om iets op die mense te sit en ek kom daar met gebed en haal dit af, dan sou ek in die moeilikheid wees by God. And so I don't want to do that. En so ek wil dit nie doen nie, en dis waarom ek dit net een vir een gehou het. En mooi dophou dat niks verbygaan nie. Now tonight, not a discerning line. Nou vanaand nie 'n onderskeidingsry nie in die onderskeiding nie, maar net om te bid. So as jy onbeleide sonde in jou lewe het, moenie in die ry kom voor jy dit reggemaak het nie. Nou as jy het, wanneer jy hier verbygaan, moenie net verbykom sê, ek gaan op en laat broer Branham vir my bid nie.
Kry dit uit jou gedagtes uit. Die ding om te doen is om te weet dat jy kom om 'n belofte te vervul wat God vir jou gemaak het. Daar gaan duisende mense wees wat vir jou bid. En wanneer jy deur hierdie ry kom, wanneer ons bid, hande op jou lê, net so daar hande op jou gelê word, het jy net soos om hulle uit die water te laat opstaan by die doop. Het iets gedoen wat God jou 'n belofte gegee het wat sou gebeur. Hy wat glo en gedoop word, sal gered word. Jy gaan reguit uit hierdie gebou uit en getuig dat jy gered is. Wat as jy uit die gebou uitgaan en sê, wel, ek weet nie, dan is jy nie gered nie. Maar God sal jou liggaam jou belydenis laat gehoorsaam sien, en hy is die hoëpriester van ons belydenis. Voor jy genees kan word, moet jy dit eers bely. Jy moet glo dat jy genees is, en dan wanneer jy glo, jy is genees, laat God jou liggaam jou belydenis gehoorsaam. En nou, wanneer jy hier verbykom, laat dit net afgehandel wees, sê, God, dit is u opdrag, ek glo, ek is genees, van die platform afgestap. As die Here Jesus aan my iets sal openbaar van die man, soos hy het, toe Filippus na hom toe gekom het, en gegaan het, en Nathanael gekry het liewer, as die Here Jesus vir my sal sê, nou die man mag siek wees, dit mag finansies wees, ek weet nie, ek het hom nog nooit gesien nie, ons is net vreemdelinge wat ons eerste keer ontmoet, maar as God in sy mens is, en God in hom, sou wees om hom geloof te gee om te glo, dat die Heilige Gees hier is om dit te doen, en dan die Heilige Gees deur 'n goddelike gawe wat hy my gegee het, om my net myself aan hom te laat onderwerp, myself net toe te vertrou liewer, en hy sou my lippe gebruik om vir hierdie man te sê, waaroor hy hier is, of iets van hom, wat hy weet, wat ek nie weet nie, sou dit julle almal laat glo? Goed. Jy ook laat glo, broer, dit sou. Jy glo? Goed. Goed. Nou mag die Here hierdie dinge skenk, en as hy dit doen, sal ons die Here prys daarvoor. Nou, eerste keer om die man te sien, maar as die Here Jesus, die Seun van God, vir wie ek nou vertrou, aan my sal openbaar waarvoor die man hier is, sal hy eer en glorie vir sy naam verkry. Soos ek na die man kyk, as die mense daardie lig kan sien tussen my en die man, dis die foto wat julle hier vind. Dis die Heilige Gees, en daar is 'n vrou wat verskyn, wat nogal 'n bejaarde vrou is, en dis die man se moeder. En hy is hier vir gebed vir haar. Dit is reg. Glo jy dat die Heilige Gees vir my kan sê wat jou probleem is, of jou persoon se probleem? Die geliefde waarvoor jy bid haar. Ek sien dis iets met 'n stetoskoop. Nee, dis dis 'n hartprobleem. En sy is nie hier nie, sy woon weg van hier af. Sy is in 'n beboste landstreek waar daar baie woude is, en dis Arkansas. Sy is van Arkansas. Dis waar. En ek sien 'n jonger vrou, dis jou vrou. Sy is hier en sy het iets soos 'n knop naar sy. Dis so spreek die Here, wees jy die beoordelaar. Dit waar gaan, glo jy nou, jy sal dit vind, net soos jy geglo het. Gaan nou en ontvang dit in die naam van die Here Jesus. Be real reverent, believing with all your heart. God in his Wees baie eerbiedig, glo met jou hele hart God en sy hele God wat sy woord hou. Het hy dit beloof, sê amen, die werk wat ek doen sal julle ook. God in his word, God in his son, God in sy woord, God in sy seun, God in sy mense. All right, just one more. Goed, net nog een. Die man is 'n vreemdeling, ek ken hom nie. God ken hom, ek ken nie. Hy is waarskynlik ouer as ek, ons is waarskynlik jare uit mekaar en myle uit mekaar gebore, maar God ken ons albei. Glo jy die Here Jesus kan my iets van jou vertel? Nou as ek sou sê, jy siek meneer, jy gaan gesond word, sou dit alles reg wees, dis goed. Maar tog, sou jy nie weet of ek net daaroor geraai het of nie. Maar as die Heilige Gees vir jou iets sal gaan vertel wat jy was of gedoen het, of iets waarvan jy weet, ek niks weet nie, en as hy weet wat was, sal hy beslis weet wat sal wees. Is dit reg? Glo jy dit? Steek nou jou hand op, sien? Goed.
Nou, ons sal nie te veel van hierdie neem nie, want dit verswak so. Die seun van God, 'n vrou het sy kleed aangeraak, hy het swak geword, en ek's net 'n diensknegt van Christus. Die man, ek sien hom beweeg, dis iets van eet, dis sy maag. Hy het maagprobleme, dis reg, en dit word veroorsaak deur 'n senuweetoestand. Jy het 'n senuweeagtigheid en jy het ook iets, dis sinus hierbo. Jy het 'n slegte keel en jy het 'n mangeloperasie gehad en dis erg in jou keel. Dis waar. Glo jy, dit wou nie genees nie goed. Glo jy dat ek sy diensknegt is, die diensknegt van die Here? Nou as dit reg is, wyf jou hand vir die mense soos hierdie, sodat hulle kan sien dat wat gesê is waar is. Het julle dit gehoor? Alles waar. Jy sê, miskien het hy dit geraai. Nou net terwyl ons tyd neem met hierdie man, laat ons teruggaan. Ek weet nie wat dit was nie, meneer, maar wat dit ook al is, nou luister jy net mooi en kyk wat hy sê, want dis nie ek wat praat nie. En as ek praat en jy probeer iets sê, ek bedoel nie om onbeskof te wees nie, maar ek kan nie. Ek praat net, ek kyk na iets wat gebeur en ek moet net praat. Dis nie ek wat praat nie, dis hy. Ja, ek sien dit terugkom, dit is iets van 'n operasie, ja, dit was in die keel, dis reg. En die man, daar's iets van 'n prediker. O, jy het 'n seun wat 'n prediker is, 'n predikerseun, dis reg. Glo God weet wie hy is, kan hy vir my sê wie hy is? Sal dit jou help, meneer Martin? Is presies reg, gaan nou huis toe en word gesond, en maag sal reg wees. God seën jou nou, ek geloof. Glo julle met julle hele hart, ek geloof. Nou wees eerbiedig, moet asseblief nie beweeg nie, moenie dit doen nie. Sien, julle sal net alles versteur. Ek probeer daar die mense in die gehoor ook van. Wees asseblief net vir 'n oomblik stil, laat ons nog hierdie een hê, en dan kan julle aangaan, kyk op. Die engel van die Here het gesê, as jy die mense kry om jou te glo, en ek julle vra om enigiets te doen, moet julle dit eerbiediglik doen. Sien, as julle dit nie doen nie, wys dit, julle glo dit nie, sien. So nou wees eerbiedig net vir hulle wat glo vir hierdie een, dan sal ons die ry reguit laat deurgaan. Is ons vreemdelinge vir mekaar? Die Here ken ons al. Glo jy God kan aan my iets openbaar van jou probleem? Ek het gekyk, ek glo die ander twee was mans. Was dit nie reg nie, Billy? En hierdie is 'n vrou, nou net so dat jy kan sien, daar's geen verskil vir God nie. Die vrou het 'n senuweetoestand waarin sy lê, en dan het sy spatare. Dis reg, is dit nie? As dit reg is, steek jou hand op. Goed. Nou glo julle daar buite, al julle vroue en julle mans, daar's iets anders op die vrou, daar's iets anders wat haar pla, omdat ek haar gees gevoel het. Sy het nie net presies die regte ding getref nie, dis presies reg, sien, daar's iets anders, laat ons sien, ja, dis 'n vergroeisel, en die vergroeisel is in jou neus. Dis reg, is dit nie? Glo jy God ken jou? Goed, mevrou Ruth Johnson, jy kan nou huis toe gaan en gesond wees, amen. Dis jou naam. Wie weet dit, dieselfde God wat geweet het wie Petrus was. Dit was nie ek nie, ek ken nie die vrou nie, dis hy. Glo julle dit? Goed, hy geloof. Nou almal van julle buig net julle hoofde en begin bid terwyl ons hande op hierdie mense lê. Goed. Come now, just start rejoicing. Lord, in the name of Jesus, heal the woman. In the name of Jesus Christ, heal our sister. God, in the name of Jesus Christ, heal our sister. God, heal this little boy. In the name of Jesus, amen. Heal this woman in the name of Jesus. Maar hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. As hulle hande op die siekes lê, sal hulle gesond word. In the name of Jesus Christ, heal our sister, Lord. God, as this woman comes walking by, heal her in the name of Jesus Christ, I pray. Amen. Would you come? In the name of the Lord Jesus, heal this, our sister. Amen. Come, sister. In the name of Jesus Christ, I lay hands up on her while thousands are praying. In the name of Jesus. God bless this man and heal him. In the name of Jesus. In the name of Jesus Christ, I lay hands on our sister. Amen. Nou as hulle in die skaduwee van Petrus gelê het, dit was nie Petrus nie. Hoeveel weet dit was nie daar die apostel nie, sê amen. Wel, dit was God. Hulle geloof dat hy 'n diensknegt van God was.
Christ, heal our brother, Lord. In the name of Jesus Christ, heal our brother. God, in the name of Jesus Christ, heal our brother. Thank you, brother. In the name of Jesus Christ, I pray that you'll heal our sister. God, heal this dear old woman as she comes walking by the platform here. In the name of Jesus Christ, amen. Come, sister dear. In the name of Jesus Christ, heal this our sister, God. Amen. Come, sister. In the name of Jesus Christ, God, I pray that you'll heal her. Amen. I'm just as all those people praying out there, just look at the people praying. What about Radio Land? Ek's net so al daardie mense wat daar buite bid, kyk net aan die mense wat bid. Wat van Radio Land, kom verby en jy gelowig nou. Ons weet nie wat gereed is om te gebeur nie, maar ek voel wel dat iets gereed maak om te gebeur. In the name of Jesus Christ, Lord, I pray that you'll heal. In the name of Jesus Christ, Lord, I pray that you'll heal. God bless you, brother. In the name of Jesus Christ, heal our brother, Lord. God, in the name of our Lord Jesus, heal brother. In the name of Jesus Christ, heal our brother, Lord. Come, sister. In the name of Jesus Christ, Lord, heal this our sister. God, heal my brother in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, heal our sister, Lord. In the name of Jesus Christ, heal this our sister, Lord. Amen. God bless you, brother. All right. Come, bring the lady on. Kom bring die dame hier. Die dame is blind, lyk so die manier wat sy aansteek. Here, wees genadig en herstel haar sig vir haar soos sy verbygaan. Mag sy soos blinde Bartimeus wees. Gaan my nie verby nie, Jesus. Wees genadig in Jesus naam. God bless us, our brother, and make him. Oh Lord, I pray that you'll bless our sister and heal her. God, in the name of Jesus Christ, bless our brother and heal him. With an attitude like that, you've got to be healed, brother. In the name of Jesus Christ, heal our brother. Amen. Come, sister dear. In the name of Jesus Christ, heal our sister, Lord. Come, my brother, all faith believing now. In the name of Jesus, may our brother be healed, Lord. Amen. In the name of Jesus Christ, heal this our sister. Amen. In the name of Jesus Christ, heal our sister, Lord. In the name of Jesus Christ, I pray that you'll heal this our dear brother. Amen. All right, sir. Come, sister. Ek wil 'n vraag vra, baie eerbiedig. Het mevrou McPherson vir die siekes een vir een gebid soos hierdie hele mense van die tempel? Is dit hoe sy vir hulle gebid het? Is dit net een vir een? Ek wonder of daar iets ongewoons is of iets. Nou, onderskeiding is iets wat gekom het na mevrou McPherson. Julle sien, die kerk is nou naby die einde, sien? Nou net omdat ek nie stop by elke een nie, ek kon dit nie doen nie, dit sou net, ek sou nie in staat wees om deur die gebedsry te kom nie, maar hy is nog steeds hier, die Here is hier, hy is die hele tyd hier, sien? Hier byvoorbeeld hierdie vrou hier op verskoning, die volgende vrou in die ry, ek ken jou nie, ken ek, Jesus Christus ken jou, is dit reg? As God aan my sal openbaar wat jou probleem is, glo jy dat ek sy diensknegt is? You've got nervousness. Goed, jy het senuweeagtigheid, komplikasies, dis reg. Het iemand op jou hart waarvoor jy bid, dis die hoofsaak. Dis jou seun en hy's 'n alkoholist, nie net dit nie, maar hy's 'n dwelmverslaafde. Reg, glo jy dat God hom sal genees soos jy dan geglo het? Laat dit vir jou so wees. In die naam van Jesus Christus mag sy gesond wees. Amen. God, in the name of Jesus Christ, heal this our sister. Oh Lord God, in the name of Jesus Christ, heal this our sister. Father God, in Jesus' name, heal this our sister. Oh Lord, in Jesus' name, heal this our sister. God, through Jesus Christ's name, heal our sister. Oh Lord, in the name of Jesus Christ, make our sister well. I believe honderde bid, net glo. Come, sister. In the name of Jesus Christ, I lay hands on sister for her healing. In the name of Jesus Christ, I lay hands on my sister for her healing. In the name of Jesus Christ, I lay hands on my sister for her healing. God bless my brother and heal him, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. In the name of Jesus Christ, I pray for the healing of our sister. In the name of Jesus Christ, I pray for the healing of this our sister. Have faith now, believe, and you start rejoicing, thanking Him.
It's your attitude. God bless you, brother. I lay my hands and body against this man who's so sick and afflicted. May the Spirit of God give him back his soundness in the name of Jesus Christ. Amen. You believe you're going to be well, brother? God bless you. God bless our sister and heal her. Come, sister. In the name of Jesus Christ, may she be healed. Amen. In the name of Jesus Christ, may our sister be healed. In the name of Jesus Christ, may our sister be healed. And I lay hands on her in the name of Jesus Christ for her healing. Upon my sister, I lay hands in the name of Jesus Christ for her healing. God grant the healing of this, our sister, in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, Lord, I lay hands upon her. For it said, they shall lay hands on the sick. In the name of Jesus Christ, I lay hands on my sister for healing. God grant the healing of my sister as I lay hands upon her. May she go from this platform and be well through the power of Jesus Christ. Amen. God bless this my brother and heal him in the name of Jesus Christ. Amen. God bless this little girl and heal her, Lord, in the name of Jesus Christ. God bless this our sister and heal her in the name of Jesus Christ. O Lord God, creator of heavens and earth, bless our sister while thousands are praying. In Jesus' name, amen. Heal our sister, Lord, in the name of Jesus Christ. Amen. God, heal our sister in the name of Jesus Christ. Likewise to our sister here in the name of Jesus Christ. Bless this little girl, Lord. I pray that you'll heal her in the name of Jesus Christ. Amen. God bless you, sister, and heal you in Jesus' name. Bless and heal my sister, Lord, in Jesus' name. Oh, Lord, heal us, our sister, in the name of Jesus Christ. Amen. That's it, sister. In the name of Jesus Christ, I pray that you'll heal our sister. God, in Jesus' name, heal our sister. Amen. Lord, bless our sister and heal her in Jesus' name. That's the attitude, sister. In the name of Jesus Christ, heal this our sister. Remember, I cannot ek kan nie genees nie. Vorm vir jouself die regte doelwit, die regte gesindheid, gaan dit aan. Jy is die een vir wie daar gebid word. Jy is die een wat genesing nodig het. Dis jou verstandelike gesindheid teenoor God se belofte. Ons kan dit bid. I know you, sister, so you understand. Oh, Lord God, I pray that you'll heal her. Give her the desire of her heart in Jesus' name. God in heaven, bless this our sister and make her well and heal her in Jesus' name. God, in the name of Jesus Christ, heal this our sister. Father, in Jesus' name, I pray for our sister, you heal her. In the name of Jesus Christ, heal this our sister, Lord. Come, brother. In the name of Jesus Christ, heal this young man, Lord. Amen. Come, sister dear. In the name of Jesus Christ, may God heal you. Come, sister. In the name of Jesus Christ, may God heal you, sister. Come. In the name of Jesus Christ, may God grant your healing, sister, for you. Yes. Come, brother. In the name of Jesus Christ, may God heal you, brother. In the name of Jesus Christ, may God heal you, brother. Grant it in Jesus' name. All right. Come, bring the line. Goed, kom, bring die rij. Nou, wanneer jy deurkom, moenie net moedeloos wees nie. Wanneer jy deurkom, steek op, sê, dankie, Here, dis reg. Dankie, Here, glo dit. Sien, die Heilige Gees is nou hier. Glo julle dit? Hoeveel glo dit? Goed. Dis reg, kyk daar buite wat vir jou vashou. Hoe kan jy verloor? Nou sit baie eerbiedig, want ek glo dat God gereed maak om iets te doen. Ek het 'n groot verwagting gevoel. Ek kyk uit oor hierdie gehoor en lyk asof dit net geloof oral is. O, wat kan dit nou gebeur? Dit sou verander in 'n ware Pinksteraand. Is jy die dame, glo jy dat ek God se profeet is, jy of sy diensknegt? Partymal wanneer die profeet sê, laat dit die mense struikel, ek bedoel net sy diensknegt. Ek's 'n vreemdeling vir jou, jy ken my nie, ek ken jou nie, is dit reg? As dit reg was, steek jou hand op sodat die mense kan sien en die radio gehoor, duisende luister na my. Ons is totale vreemdelinge. As die Here God in my sal openbaar wat jou probleem is of iets van jou, wat jy weet, wat ek nie weet nie, sal dit jou bemoedig, dit sou. Goed, hoeveel in die gehoor sou dieselfde ding dink? En die res van die gebedsry sou julle dieselfde ding dink? Glo. Goed, suster, kyk hier na toe sodat ek jou kan uitsonder van die res van hulle wat bid.
Iets snaaks omtrent jou. Or you're suffering Hoor with jy a lê aan 'n nervous senuweeagtigheid and a back en 'n trouble. rugprobleem. That's right. Dis reg, jy's nie van hier nie. Jy's van 'n jy is eintlik 'n Noorweer. That's right. That's true. Yes, sir. Dis reg. Dis waar. You believe Ja, Jesus meneer. Christ knows Glo jy Jesus Christus ken jou? Glo jy hy kan vir my sê wie hy is? If you are Norwegian, you yet believe As jy Jesus Noorweegs can is, glo jy nog Jesus sou vir my sê wie hy is? Jou naam is Mary Lawson. Dis reg. Glo jy nou? Goed, gaan. En soos jy geglo het, laat dit so wees. Hierdie vrou, ek ken jou nie, ken ek ons vreemdelinge vir mekaar as God sal openbaar. Dit net. Kyk hier suster, ek wil jy moet net 'n oomblik na my kyk. Daar's 80% van hierdie gehoor wat lê in dieselfde ding wat jy het. Jy het 'n senuwee toestand, baie erg, sien. Ek wil jou net wys sodat jy sal weet waarvan ek praat. Almal daar buite wat senuweeagtigheid het, steek hulle hande op reg oor die gehoor. Nou hoe kon ek dit sê? Sien, dis net soveel van hulle dat ek glo egter dat God jou sal gesond maak. Glo jy dit? Gaan en mag die Here Jesus jou seën. Now, here's a woman that's shattered. Hier is 'n vrou wat tot die dood geskade is met You believe 'n God will heal kanker. you, lady? Glo jy God sal jou genees, dame? Almal daar buite wat kanker het, staan op julle voete. As jy op dieselfde tyd genees wil word, kyk uit oor hierdie gehoor. Staan net 'n oomblik hier, dame, kom reguit terug hiernatoe. Ek wil vir julle bid op een slag. Come here, sir. Hier meneer, maagprobleem, almal wat maagprobleme het daar buite staan op. Bly opstaan, julle met kanker en maagprobleme, staan op. Watch what the Lord's fixing to do. Kyk wat die Here beplan om te doen. Staan net hier meneer. Come right here. Kom net hier. Joune is die niere agter, hier agter. Almal wat hier probleme het, staan op daar buite. Kyk hier, staan net hier, net 'n oomblik. Come. Hierdie dame het 'n bietjie artritis wat haar pla. Goed, almal wat artritis het, geen nie om in watter toestand dit is nie, staan op julle voete. Staan net hier net 'n oomblik. Goed. Al die vroue het haar probleme, staan reg oorkant aan die kant. Almal wat haar probleme het, staan op julle voete en bly net staan. Glo. Kom hier na toe dame, kyk hier. Glo jy dat ek se profeet is? Jy's anemius, het bloedarmoede. Dus almal wat bloedarmoede het, staan op. Bloedarmoede toestand. Staan op. Staan net hier oorkant. All right, come. Look here, lady. You believe me Goed, to kom be kyk God's hier prophet? dame. Glo jy dat ek God se profeet is? Jy het 'n gewas. Goed. Staan hier oorkant. Almal wat aan gewas lê, staan op julle voete, senuweeagtigheid. Goed. Do you believe me to be God's prophet, sir? Glo jy dat ek God se profeet is, meneer? Glo jy ek is sy diensknegt? Het ek bedoel om te sê sy diensknegt? As God aan my jou probleem kan openbaar, sal jy glo met jou hele hart. Jy lê aan 'n swakheid. En die swakheid is van 'n operasie, dis reg, is dit nie? En ek sê vir jou iets wat op jou hart is. Jy soek die doop van die Heilige Gees, dis reg. As dit reg is, wyf jou aan. All at once, the Holy Ghost, stand up on your feet. Amen. Almal wat die Heilige Gees wil hê, staan op julle voete. Amen. Hier is dit. Hierdie is die uur. Al julle senuweeagtige mense staan nou op, elkeen van julle. Kyk wat hier staan. Terwyl God hulle genees het, gaan hy julle daar buite ook genees. Glo julle dit? Steek julle hande op en prys God vir julle genesing. Here God, skepper van hemel en aarde, outeur van ewige lewe, stuur die seëninge en krag op hierdie kerk en op hierdie mense. Ek vra nou in die naam van Jesus Christus dat elke gees van twyfel die gebou sal verlaat en Satan uit hulle sal uitkom en hulle heeltemal gesond gemaak sal word. Kom uit die mense, uit Satan, in die naam van Jesus Christus. Amen. Steek julle hande op en prys hom nou. Jy wat daar op daardie dragbaar lê, staan op van die dragbaar af, neem jou waantjie, tel jou bed op, neem dit self op en loop verder, gaan uit die gebou uit, word gesond gemaak. Dis reg. Jy kan dit doen, staan op. Dis reg. Amen. Die res van julle staan op, laat die ou kerel staan op, kom uit daardie rolstoel daar oorkant. Party van julle help hom daar. Hierdie is dit, vriende, as julle genees wil word, steek nou julle hande op en prys God en gee hom die eer. Amen.